daai struktuur opgerig om teen hierdie profeseë te gaan, om te sê, julle gaan nie julle tempel kan bou nie, want ons het nou die ding gebou. So jy sal sien, by Jesus se graf was daar 2 mans wat daar gestaan. Nie engele nie, gaan lees dit mooi, is nie engele nie, ek praat van 2 mans. Maar net, hier is ons weer op hierdie tydlyn, en soos ek sê, ons is by daai widdeel, die groot verdrukking. So daar is jou 70ste week van Daniël, en die helfte van hom het ons die Abomination of Desolation, waar die tempel afgebreek gaan word, en dan het ons hierdie tydperiode waar ons nou oor gaan praat, waar die antichrist gaan heers tot 'n sekere mate op aarde. En hierdie 144.000 Jode gaan dit doen. Nou hierdie Jode gaan natuurlik tot bekering kom. Hulle gaan 144.000 Jode wees wat besef Christus is die seun van God, ons moet hom dien en daarom gaan hulle die kerk lei. Oké, vriende, so ons gaan vanaand 'n hele groot deel skrif hanteer. Ons gaan van Openbaring 11 tot Openbaring 16. Maar soos wat ons in dit ingaan, wil ek 'n paar goeters onder jou aandag bring en 'n paar goeters wat jy moet oorweeg om reg te verstaan waar ons is in die boek en hoe dit inpas by alles anderste. So die eerste ding is die tydlyn en wat ons vanaand gaan doen spring rond. Okay? So dit kan ook vir van julle ongemaklik maak. Vir my hou ek daarvan dat die hele ding basies kronologies gegaan het, maar weens het ek vir julle gesê, ons sit met Openbaring 11, 12, 13 en 14 wat in parentese is, soos in hakies, soos in parenthesis. So dis belangrik om te verstaan, hy het ons 'n mooi kronologiese volgorde gegee van die uitstorting van hierdie trompette, die uitstorting van die seels, en dan is dit nog die bakke wat ook voor lê en 'n deel van die trompette wat ons vanaand gaan doen. So alles volg mooi kronologies, maar baie van wat ons vanaand gaan doen, gaan julle sien, dis asof Johannes vir ons hierdie verskillende beelde gee op verskillende tydstip. Julle gaan sien, van hierdie gaan so ver terug as die kruisiging. So alles het mooi ingepas, en dan ewe skielik praat hy van verskillende goed. So ons moet net sensitief wees vir dit. En ook het ek vir julle ook gesê, hier veral, is daar tye wat ons in die hemel is, dan praat ons weer eens van 'n tydlyn buite ons tyd. En dan is ons weer terug op die aarde. En dan is ons hier, so hierdie kan baie deurmekaar raak. Hierdie is van die moeiliker dele, as ek eerlik met julle is, vir my om nog altyd reg te verstaan en om reg in te pas. En dis nie net ek wat so sê nie, meeste van die kommentators van die Bybel, van Openbaring, sukkel met hierdie deel, as jy dit so kan sê. Maar alhoewel ek dit sê, dink ek daar is nog steeds groot waarde hieraan en daar is nog steeds baie belangrike goeders wat ons hier uit moet ken, verstaan en hoe dit inpas by die hele prentjie. Ek wil jou net sensitief maak tot die feit dat hulle spring baie rond met die tydlyn nie en meeste van die ouens stem saam oor dit. Soos ek gesê het, groot deel van dit is in parentese en dan ook baie interessant hoekom weer eens ek ernstig is oor die woord metatelte. Jy gaan sien ons sou aanvaar dat as hulle so baie rondspring, gaan ons nie metatelte regtig sien nie, want metatelte verstaan ons is die woord wat sê things that must happen hereafter. So dit wys vir ons sekere goed het klaar gebeur en dit toon 'n tydlyn skuif en sê hier gaan nuwe goed nou gebeur. So dis 'n mooi ankerpunt om tye te skei. En interessant gesien, dit gebeur net een keer in al hierdie hoofstukke wat ons vanaand gaan doen. Wat weer eens vir my, en jy gaan mooi sien waar dit inpas. Dit pas mooi in wanneer die 7de trompet gegee word. Julle gaan sien waar dit presies in die hele prentjie inpas. So dit ondersteun net vir my weer daai posisie dat ons moet sensitief wees tot hierdie woord en wanneer dit nie daar is nie, kan ons aanvaar die tydlyn spring rond en die tydlyn is nie konstant nie. So ek dink dit harmoniseer mooi die teks wanneer ons sensitief is vir wat metatelte vir ons beteken. En soos ek gesê, die ander dele van Openbaring het ons 'n duidelike kronologiese volgorde. Maar weer eens, vanaand moet ons sensitief wees vir die feit dat dit nie die heeltyd so gaan wees nie. So ons gaan begin by Openbaring 11 en hier gaan ons weer begin praat oor die tempel. Ons basies 2 groot goeders wat ons nou eers gaan cover, die tempel en dan gaan ons ook praat oor die 2 witnesses of die 2 getuies wat baie interessant is en wat ons ek dink baie goeders van gaan leer vanaand. So kom ons begin by Openbaring 11 vers 1. And there was given me a reed like unto a rod, and the angel stood, saying, Rise and measure the temple of God and the altar and them that worship therein. But the court which is without the temple leave out and measure it not, for it is given unto the Gentiles, and the holy city that they tread underfoot 42 months. So die voorhof wat buite die tempel is, word aan die heidene gegee vir 42 maande. So hierdie heidene is die Gentiles. So ons moet verstaan dat wanneer hy hierdie tempel beskryf, sê hy vir die heidene word 'n deel van die tempel gegee, die buitekant van die tempel vir 42 maande. Nou hierdie 42 maande
moet jy verstaan, is dieselfde as 1260 dae, is dieselfde as 'n 3,5 jaar en is dieselfde as die stelling time, times en half a time. Jy gaan presies vanaand sien hoe ons kan deur die Bybel is die beste ding om homself te interpreteer. Ons almal kan opinies hê, maar as jy 'n teks het wat inpas by 'n ander teks, dan weet jy dit is hoe ons dit moet interpreteer, dit is hoe ons dit moet verstaan. So hierdie 42 maande is dieselfde periode as die tyd van die groot verdrukking. Dis dieselfde periode as die 1260 dae wat julle gaan sien hier voorkom, en dis dieselfde periode as the time and half a time. So hierdie 42 maande is die 3,5 jaar waarby ons laas oor gepraat het, wat na die abomination of desolation is en waar hierdie groot verdrukking plaasvind. So dan gaan ons aan in vers 3 sien ons waar die twee getuies ontvang die krag vir hierdie 1260 dae. So kom ons kyk vers 3. And I will give power unto my 2 witnesses, and they shall prophesy 1260 days, clothed in sackcloth. So met ander woorde, hierdie twee getuies gaan gedurende hierdie tyd van groot verdrukking, gaan hulle op die aarde wees en hulle gaan profeteer. Hulle gaan, I will give power unto these witnesses, and they shall prophesy 1260 days. So met ander woorde, hierdie ouens gaan gedurende hierdie tyd deel wees om die kerk te lei gedurende hierdie tyd van verdrukking. En soos ek gesê het, hierdie tydsperiode is dieselfde 1260 dae, 42 maande, 3,5 jaar. Dit praat van dieselfde tyd. En die ding is, die oordeel begin altyd by die huis van God. So hierso praat hulle van die tempel en hulle sê dat dit is waar die oordeel gaan begin. In die huis van God sal die oordeel begin. Die tempelhoof in Jerusalem is nog steeds in heidenhande. So hierso kom ons by fisies die tempel wat staan, of die tempel wat nog moet gebou word in ons wêreld vandag. So die tempel soos wat ons dit verstaan het, is nie nou meer daar nie. Die tempel was afgebreek. So ons gaan 'n bietjie gaan kyk waar hulle die tempel sal herbou, soos fisies in die plek, soos wat dit is in Jerusalem en hoe daai tempel mount en alles lyk. So hierdie is meer net nog om vir jou agtergrond te gee. So die een ding wat ons moet besef is, dit het nie in 1967 verander nie, waar Israel gedeeltes van Jerusalem teruggewen het. So in 1967 het Israel weer teruggekom om 'n deel van Jerusalem te claim. Mense sal sien, hulle het nie die hele ding geclaim nie. Hulle het ook nie die belangrike deel waar die tempel moet gebou word. Dit is op die oomblik in moslem hande. So die moslems besit daai deel van waar die tempel gebou moet word, en dit sal 10-1 aan die Jode verkoop word vir 'n extortionate hoeveelheid geld. Dit sal dit sal die duurste stuk property wees wat in die geskiedenis al ooit daar was. So daar's seker ouens wat bespiegel, daar's omtrent 103 verskillende goed wat moet volledig gemaak word, so sekere goeders wat hulle moet bou, sekere ornamente en goeders wat hulle moet kry vir die tempel om geherbou te word. En van daai 103 goed, so 4-5 jaar terug, was so 63 van dit voltooi. Nou dit kan ook net spekulasie wees of so, maar die punt is, dit gaan vorentoe vir hulle om hierdie tempel te herbou. En soos wat ek julle gesê het, as jy Daniël 9 reg verstaan, dan weet jy hierdie is 'n groot eindtyd teken van wanneer ons in hierdie groot tyd van verdrukking gaan ingaan, is wanneer die command gegee word om die tempel te herbou. So dis hoekom hierdie deel belangrik is, en hierdie gee vir ons dieper insig in dit in. Maar belangrik is dit, daar's ouens wat sê soos, Israel het heeltemal Jerusalem teruggeneem in 1967, die belangrike deel waar die tempel moet gebou word, het hulle nie. Dit is nog steeds onder moslem in hulle hande. Die tyd van die heidene is nie volledig nie, die time of the Gentiles. So, die time of the Gentiles, moet jy verstaan, baie ouens sê dat hierdie tyd het begin omtrent so 500 voor Christus, en dit gaan nou nog steeds aan. Dis basies wat ons kan noem as 'n deel van die kerkperiode. Nou ons weet, met die uitstorting van die Heilige Gees, met Pentekost in Handelinge 2, is dit waar hierdie kerkperiode regtig aan die gang gekom het. Maar die punt is, dit is nog steeds aan die gang. So, tot die kerkperiode nie afgehandel is nie, is 'n groot deel van hierdie eindtye profesie kan nog nie begin totdat dit voltooi is nie. Wat weer eens vir ons wys, die konsep van die doctrine of imminency, dat Christus op enige tyd kan terugkom, is nie gesien in die skrif nie, want hierdie tyd van die Gentiles moet eers klaarmaak. Hierdie tyd van die kerk dispensation, hierdie dispensasie wat ons nou is, wat ons sal noem die kerkdispensasie, waar Israel hulle kanse verbrou het. As jy mooi gaan lees Romeine 9, 10 en 11, praat baie daarvan. Hoe Israel uitgewerp is en ons is die branch that is grafted in. So ons is nou die olyfbranch wat nou ingesit is as die Gentiles om dit vorentoe te vat. So dis is iets wat ons moet verstaan, en die hartseer van alles van die is, meeste, veral jou hervormde kerke, het geen toekomstige
idee van Israel nie. So hulle het geen hoop op enigiets wat Israel nog moet doen nie. Hulle glo in hierdie ding wat ons noem replacement theology, dat die kerk het al die beloftes wat aan Israel gemaak is, oorgeneem. En ek dink as baie teks, veral iets soos Romeine 11 vers 25, daai hele deel wat sê Israel self het sekere beloftes. Al die Ou Testament beloftes is nog steeds aan Israel bedoel. So om daai op ons te sit, mis 'n baie belangrike deel van eindtye profesie van wat die Here nog 'n plan het met Israel. En dit is 'n groot ding wat jy hier moet sien, veral as ons kom nou by Openbaring 12. Maar verstaan, hierdie is 'n groot teologiese verskil wat ons het. Die hervormde kerk en meeste denominasies, veral die Rooms-Katolieke kerke en hierdie ouens, sal nie 'n toekomstige plan met Israel sien nie. En ongelukkig het dit gelei tot soos anti-Semitism. Hierdie idee wat mense die hierdie haat vir die Jode het. Soos 'n deel van wat Hitler gedoen het, word gevorm met hierdie verkeerde teologie, omdat hulle nie 'n toekoms vir Israel sien nie. So ons moet dit verstaan, en dis 'n interessante ding waarin jy bietjie dieper kan gaan. En is ook 'n moeilike teologiese ding om te gaan bestudeer. Soos as jy gaan en covenant theology en dispensational theology deur gaan bestudeer, jy gaan sien jy gaan baie tyd daaraan spandeer en is moeilik om agter die kap van die Bybel te kom. Maar ek sal vir jou aanmoedig om dit te doen, want dit gaan meeste van jou opinies oor goed soos klein doop, groot doop, alles van hierdie goeters vorm. Is jou agtergrondkennis of jou agtergrond idee hoe jy na die Bybel kyk in 'n covenant theology manier of 'n dispensational theology manier. En een van die groot goeters van dit is waar sit jy vir Israel? Dink ek God se plan is klaar met Israel, maar ek dink die Bybel is duidelik dat dit nie is nie. Daar is nog 'n plan wat God het met Israel. Maar hierdie time of the Gentiles gaan vervul wees wanneer meeste van hierdie profesieë klaar is. En soos ek gesê het, Romeine 11 vers 25. Jy kan self bietjie daardeur gaan. Ek gaan nou extra tyd daaraan spandeer hier. Romeine 9, 10 en 11 moet jy gaan lees in die konteks van dit praat van Israel. Okay? So baie ouens wat soos 'n kalvinistiese siening het wanneer dit praat van Esau het ek gehaat en Jakob het ek lief gehê, alles van dit praat van Israel as 'n agtergrond. Begin by Romeine 9 dan sê jy sien die hele konteks van daai hele deel is Israel as 'n nasie. En dit sou help dit verstaan. En dan die halwe week, soos ek gesê het, die deel wat praat van die groot verdrukking is 3,5 jaar of 42 maande of 1260 dae, of dan nou daai term, 'n time in hoe die Jode dit gebruik sal wees soos 'n jaar, en times is verdubbel dit 2 jaar en half 'n time. Dis hoe jy kom. Dis 1 plus 2, 3 plus 'n half is 3,5. Dis 'n time and times and half a time. Is ook hierdie 3,5 jaar periode. En dis een van die mees gedokumenteerde periodes in die hele Bybel. Jy sal sien, ek is nie eintlik bewus van 'n periode van tyd wat die Bybel spesifiseer wat meer oor geskryf is as hierdie tydsperiode. Jy sal sien 'n groot deel in Openbaring, 'n groot deel in Daniël, 'n groot deel in baie dele van die Bybel. Christus praat daarvan in Matteus 24 in die Olivet Discourse. So dis hoekom ons sê hierdie tydsperiode waarvan ons praat in hierdie kursus wat ek probeer vir julle wys, hierdie tyd van groot verdrukking is 'n groot storie in die Bybel. Daar word 'n groot ding daarvan gemaak. So dis hoekom ek dink is goed om dit te bestudeer. So die herbou van die tempel, weet ons, was geprofeteer in Matteus 24 vers 15 en in 2 Tessalonisense 2 vers 4. So jy kan na daai tekste gaan kyk. Ons het al ordentlik deur Matteus 24 gegaan, maar verstaan mooi dat Christus praat daar in die toekoms dat die tempel gaan afgebreek word en die abomination of desolation, en hy verwys ons terug na Daniël 9. En in Daniël 9 skryf Daniël en sê vir ons dat in die helfte van die jaar in die helfte van hierdie 70ste week van Daniël gaan die tempel afgebreek word. Hy gaan eers die command gee, die anti-kris gaan die command gee, en in die helfte van daai 7 jaar periode gaan die tempel afgebreek word. En dit is hierdie deel waarvan ons nou praat. Dit los daai tweede 3,5 jaar, hierdie tyd van groot verdrukking. Maar Jesus praat van hierdie herbou van die tempel in 'n toekomstige manier. Een ding wat ons ook moet verstaan is, die Bybel praat van die tabernakel, soos die Ark of the Covenant, en ons moet verstaan, hierdie tabernakel was 'n mobiele vorm van hierdie tempel. So hulle het dit rondgeskuif. So dit is een van die dele van die tempel, wat later in Salomo se tyd gebou was as 'n regte tempel. En dit kan ons sien as die eerste tempel. Okay? Dit was die eerste tempel wat hulle gebou het, opgerig was, en hierdie was 'n baie mooi en goed gemaakte struktuur. Hierdie was soos 'n want Salomo het mos nou baie geld gehad. So hy kon baie geld hierin invest om hierdie mooi struktuur op te rig. Dawid wou dit eers gedoen het, maar Salomo het die geld gehad en die means gehad om hierdie ding op te rig. En hy het toe basies die eerste tempel gebou. Maar ek wil net hê jy moet nie dit confuse met die tabernakel wat 'n mobiele ding is wat hulle rondgedra het en rondgeskuif is. Maar Salomo het daai eerste tempel gebou. Nebukadneser vernietig toe Salomo se tempel, en Zerubbabel, ek weet nie mooi wat is die Afrikaans vir dit nie, het ook 'n tempel gebou, maar hulle het gesê hierdie was baie gemiddeld. Die mense het na die ding gekyk en gehuil vir hoe lelik dit was,
teenoor Salomo se tempel. So hy het 'n baie gemiddelde tempel opgerig, wat jy nou kan sien as die tweede tempel. Okay, so het ons eerste tempel gehad met Salomo, vernietig deur Nebukadnesar en Zerubbabel het hierdie tempel, hierdie baie gemiddelde tempel gebou. En dan het Herodes se tempel, hy het basies hierdie tempel moderniseer. Hy het dit mooi gemaak, hy het aangebou daarmee. Baie mense dink dit is 'n ekstra tempel wat hy gebou het, maar hy het net die tweede tempel weer vernuwe, as jy dit so wil sê. So dit was nog steeds die tweede tempel. En dan kom ons nou by die tempel waarvan ons nou praat, wat die derde tempel is, wat 'n toekomstige tempel is wat gebou gaan word in Jerusalem. En weer eens, ek gaan nou vir julle wys van die fotos van waar ons dink hierdie tempel kan voorkom. En dan moet dit ook nie deurmekaar raak met die tempel wat in die millennial kingdom gebou gaan word nie. Hierdie derde tempel gaan weer afgebreek word en dan gaan 'n nuwe tempel wees in die millennial koninkryk. Ons gaan volgende week en die week daarna gaan ons baie diep in die millennial koninkryk ingaan, wat ek van die begin af vir julle gesê het, wat ek dink die belangrikste praktiese deel is van hierdie hele kursus. Dis een van die hoofredes hoekom ek hierdie kursus wil hou, want ek dink dit gaan vir jou 'n openbaring gee van hoe ons as mense moet die Bybel verstaan en hoe ons praktiese goed in ons lewe moet doen en wat die Here vir ons sê oor dit. En sekere tekste wat ek, as jy al die Bybel gelees het, wat jy dalk gepla het, wat jy nooit kon harmoniseer nie, ek dink hierdie gaan vir jou 'n groot opening gee vir dit. Soos ek laas julle gesê het, iets soos Matteus 8 vers 11 tot 13, daai deel. As ek weet nie hoe harmoniseer jy daai teks anders as om die millennial koninkryk te verstaan soos wat ek dit vir julle gaan gee nie. Ek weet nie hoe harmoniseer jy Matteus 25 vers 14 tot 31, daai gelykenis van die talente sonder om die millennial koninkryk te verstaan nie. So baie praktiese waarde in te verstaan wat in die millennial koninkryk aangaan. En ek dink dis 'n belofte wat reg deur die Bybel is. As jy die Bybel van Adam se tyd af, het God gesê hy wil 'n koninkryk op die aarde stig. Hy het gesê ek gee vir julle die dominion. En in 'n manier het hulle daai koninkryk gehad voor die sondeval. Hulle het 'n koninkryk gehad waarin hulle kon lewe sonder pyn, sonder suffering, sonder doring, sonder enige sleg, en toe het hulle droog gemaak. En omdat ons nog altyd droog maak, is daai koninkryk uitgestel en uitgestel totdat Christus dit hier gaan hervestig. En julle gaan sien die belang daarvan as ons daar kom met die laaste paar sessies. En ons geen tempel in die nuwe hemel en die nuwe aarde nie. So na alles, na die millennial koninkryk, as ons kom by Openbaring 21:22, sê julle sien, die tempel is klaar. Okay, daar is nie meer tempel nodig, wanneer wat jy nou sal verstaan as die hemel, die finale ewige hemel, is daar nie meer tempel nie. So net dat jy verstaan, hierdie is die struktuur van tempele. Wat's dit? Tempels? Is dit die ding? Okay. So tempels, hierdie is die struktuur van tempels wat die Bybel vir ons noem. So met ander woorde, jy moet sensitief wees vir van watse tempel praat ons. Okay, en die tempel waarvan ons praat in Openbaring 11 is hierdie derde tempel. Die tempel waarvan ons praat in Daniël 9 is hierdie derde tempel. Die tempel waarvan Jesus praat, Matteus 24, is hierdie tempel. So weer eens, om hierdie te vergeeslik, maak dat jy dit gaan misverstaan. Soos hierdie die detail wat Johannes vir ons hier gee, want baie ouens sê soos, maar ons liggaam is die tempel van Christus. Natuurlik, dit is, maar hier praat dit van 'n fisiese aardse tempel wat geherbou gaan word. Ek weet nie hoe kan mens hierdie profeseë interpreteer deur net 'n beeldspraak tipe, die tempel is in ons. Soos die detail wat hy hier gee, van waar dit gebou gaan word, en die grootte, en dit word gemeet in die outer courts. Ek weet nie hoe harmoniseer jy dit, maar net te sê, dit is ons geestelike tempel. So dis hoekom ek 'n groot storie hiervan maak, dat jy kan sien, hierdie is nie 'n geestelike tempel waarvan dit praat nie, maar 'n ware tempel wat moet geherbou gaan word. Ek het nou iets afgegaan hier. Okay, so huidiglik is hulle besig om planne te maak om hierdie tempel te herbou. So dis die groot, van alle profeseë en elke weird ou wat sê die Here kom op hierdie tyd, hierdie is die een teken wat ek dink ons Bybels kan verdedig om te sê, wanneer daai opdrag gegee word om daai tempel te herbou, kan ons begin ons dophou. Dan kan ons begin sê, hierdie is die 70ste week van Daniël, hier's tekens waarvoor ons moet kyk. En net voordat jy sê van die vers wat sê niemand sal die dag en die uur wees nie, ek weet wanneer dit gaan kom nie, ek stem saam met dit, want hy sê vir ons hierdie tydsperiode gaan verkort word. So hierdie 1260 dae is vir ons 'n aanduiding, maar ek dink nog steeds dit gaan verkort word op 'n sekere manier, sodat ons nie presies gaan weet wanneer hy gaan terugkom nie. So dit is nie dat ons teen daai skrif enigsins gaan nie. Dit is net, hier is al 'n tydperiode en 'n seisoen wees wat ons gaan sien, dat hierdie is nou die einde, nadat daai command gegee word, om die tempel te herbou. So hierdie is hoe die tempel lyk, dit is 'n bo-aansig foto van waar die tempel nou staan. So, wat die ouens sê is, daai dink hulle, baie mense is 'n mosk, maar dis nie eintlik 'n mosk nie, 'n mosk is meer hier waar daai A is.
is meer hier na die A se kant toe. Nou wat die moslems droog gemaak het is, daar waar daai struktuur nou staan, is nie eintlik die Temple Mount nie. Dis nie eintlik die posisie waarin die ware tempel gebou moet word nie. So hulle daai struktuur opgerig om teen hierdie profeseë te gaan, om te sê, julle gaan nie julle tempel kan bou nie, want ons het nou die ding gebou. Maar as jy mooi gaan kyk, baie ouens bespiegel en sê, hierdie ding moet meer na die, waar is dit, na die ooste toe wees. Julle sien daar na die A se kant toe, dis waar baie ouens sê die tempel geherbou gaan word. Baie ouens sê aan die boonste deel van hierdie struktuur kan dit ook gebou word. Net dat jy kan sien, hierdie is 'n actual plek, hier het 'n actual tempel gestaan en die moslems het gegaan en hulle ding daar opgerig. So, julle kan, ek is nie om nou ure hierin te spandeer en te gaan kyk presies waar dit gebou, dit gaan my nou nie pla nie. Maar net dat jy verstaan, die moslems het droog gemaak met waar hulle hierdie ding gebou het. Daar is eintlik 'n plek waar die eintlike tempel moet geherbou word. En daar's iets wat hulle praat van soos die aqueduct, die ding wat water toevoer, moet mos natuurlik laer wees as van waar die water kom. En daai ding is te hoog. So dit kan nie daar gebou word. Maar ek bedoel, dis vir my 'n bietjie sinneloos, maar ek gee dit net vir julle om te sê hierdie is die struktuur, dis die prent en dis die ding waar dit geherbou gaan word. Okay, ons is terug by die twee getuienis. Die twee getuies hierso by vers 3. So kom ons lees net weer deur hom. And I will give power unto my witnesses, and they shall prophesy 1,203 days, clothed in sackcloth. These are the 2 olive trees and the 2 candlesticks standing before the God of the earth, and if any man will hurt them, fire proceedeth out of their mouth and devoureth their enemies, and if any man will hurt them, he must in this manner be killed. So julle gaan sien, hierdie twee ouens het baie vreemde kragte wat die Here vir hulle gegee het. Nou, daar's baie spekulasie oor wie hierdie twee ouens is. Wie eens, mens kan dit doen, dis cool, dis interessant, maar dis nie vir my 'n groot storie van wat se twee Bybelkarakters dit is nie. Die kant waartoe ek leun is dat dit Elia en Moses is. Heel moontlik, want as jy gaan sien, baie van hierdie tekens wat hierdie ouens doen, is klink soos die goeders wat Moses Elia gedoen het. Hierdie vuur uit die mond, die vuur uit die hemel, daai goed wat Elia gedoen het. Julle gaan sien baie van die pla waarvan ons lees in Openbaring, hierdie buls wat uitgestort word, baie van dit stem ooreen met die pla van Moses se tyd. So in elk geval, dit is vir jou om jou opinie te maak. Ek is nie te veel gepla met wie daai twee mense is nie. Die ander opsie is dat dit Henog en Elia is, want Henog het nie dood gegaan nie. En in Hebreërs lees ons dat it is appointed for man to die once. So dis ook fyn as jy dit glo, maar dis maar die bespiegelinge, meeste van die ouens is tussen een van daai twee mense. Maar laat dit twee letterlike mense is weer eens vir my duidelik. So wat jy ook moet sien is reg deur die skrif is daar hierdie twee mans, hierdie twee figure wat op plekke net opkom. So jy sal sien by Jesus se graf was daar twee mans wat daar gestaan. Nie engele nie, gaan lees dit mooi. Dis nie engele nie, ek praat van twee mans. By Jesus se hemelvaart was daar twee mans wat daar verskyn het. En baie ouens dink en ek lê ook na daai kant toe dat dit dieselfde twee getuies is wat ons hier het. Okay, so dis net interessant om te sien hierdie twee mans kom gereeld voort. Soos ons sien, hulle het vreemde kragte. Ons lees net weer daar vers 5 en 6. And if any man will hurt them, fire proceedeth out of their mouth and devoureth their enemies. And if any man will hurt them, he must in this manner be killed. These have power to shut heaven, that it rain not in the days of their prophecy, and have power over waters to turn them to blood and to smite the earth with all plagues as often as they will. So sien hierdie ouens het krag om pla uit te stort. Hierdie ouens krag om die water te verdroog. Hulle het krag om hierdie vuur uit hulle monde uit te gee. So die Here het vir hulle die tools gegee, as jy dit so wil sê, om hulle self te kan verdedig ook in hierdie tyd van groot verdrukking wat al hierdie slegte goed aan die gang is. So hy het vir hulle hierdie tools gegee sodat hulle kan gespaar word tot op die einde, reg deur hierdie hele tydperiode. En soos ek sê, die kragte klink soos Moses en Elia. Die ander interessante ding is die hemel was gesluit om nie te reën nie vir 3,5 jaar, presies hierdie tydperiode in 1 Konings 17 vers 1. Jy kan ook gaan lees in Lukas 4 vers 25. As jy daai twee skrifte bymekaar sit, dan sal jy sien dit noem die tydsperiode wat die hemele ook gesluit was. Weer hierdie 3,5 jaar periode wat weer interessant is hoe mens hierdie goeders reg deur die Bybel kan sien. Ek hoop die een ding wat jy leer deur hierdie kursus is om 'n waardering te kry vir hoe die Ou Testament en Nuwe Testament mekaar ondersteun. Veral in Openbaring, hoe jy klomp van hierdie goeders sien wat geherhaal was in die Ou Testament. As jy net die Ou Testament lees, sal jy nooit verstaan wat baie van hierdie goeders se impak of betekenis is nie, tot jy in die Nuwe Testament kom. So as dit een ding is wat jy hier uit kan kry, wil ek hê jy moet die waardering sien vir hierdie geïntegreerde ontwerp van die Bybel. Dis geïntegreer met mekaar. En dit wys my net weer eens na die godheid van die Here om hierdie ding te skryf wat so geïntegreer is. Onthou dis ouens wat hierdie boeke skryf wat niks met mekaar te doen het nie. En uit verskillende lande, verskillende tale. So dis 'n bonatuurlike ding dat ons hierdie geïntegreerde ontwerp sien. Maar daar's ander verse wat ook praat van hierdie 3,5 jaar periode, maar jy kan dit gaan lees in daai
twee dele ook. So vers 8, dan gaan ons aan, ons gaan net eers vers 7. And when they shall have finished their testimony, the beast that ascendeth out of the bottomless pit shall make war against them and shall overcome them and kill them. So hierso gaan die beast uit die put uitkom, soos die Satan of die Antichrist of enige een van hierdie ouens, en hy gaan hulle oorkom en hulle doodmaak. So hierdie twee ouens gaan eventually doodmaak. So as dit hier nog in Elia was, wat nog nie dood gegaan het nie, sal dit hier vervul word. Hier gaan dit nou klaar, soos die Bybel sê, it's appointed for man to die once. So daar gaan dit vervul word. En dan vers 8 is idiomaties van Sodom oor immoraliteit en Egipte van afgoderry. Hoekom ek sê dis idiomaties, jy sal nou sien, kom ons lees hom, and their dead bodies shall lie in the street of the great city, which spiritually is called Sodom and Egypt, where also our Lord was crucified. So Sodom en Egipte is nie waar die Here gekruisig was nie, so ek bedoel, hierdie praat idiomaties van hierdie twee plekke, van immoraliteit en afgoderry. Dan gaan ons aan, vers 9, and they are the people and kindreds and tongues and nations shall see their dead bodies 3 days and a half, and shall not suffer their dead bodies to be put in graves. And they that dwell upon the earth shall rejoice over them and make merry, and shall send gifts one to another, because these two prophets tormented them that dwell on the earth. So 'n belangrike konsep wat jy moet verstaan is hierdie earth dwellers. So julle sien, dit is die ouens wat nooit bekeer nie. Dis ouens wat op die aarde bly, wat hier rondloop en hulle kom nooit tot bekering nie. So die verwys na die mense wat hulle rug op die Here draai. Reg deur Openbaring praat dit van hierdie earth dwellers. Nou ek en jy wat in Christus is, wat wedergebore is, ons is nooit deel van hierdie earth dwellers wat hy hier van praat nie. Hierdie is ouens wat wêrelds is. Hulle is deel van die wêreldse strukture, hulle gaan die merk van die dier ontvang, hulle gaan dit vat en hulle word genoem die earth dwellers. Maar jy sal nou sien wat hier aangaan is hierdie ouens het nou die twee witnesses is doodgemaak en hulle het nou fees gevier. Hulle gesê kyk, uiteindelik is hierdie twee ouens oorwin. Maar dan gaan jy nou sien, dis nie waar die storie eindig nie. And after 3 days, ons by vers 11, and a half the spirit of life from God entered into them, and they stood upon their feet, and great fear fell upon them which saw them. So hier het hulle gesien, hierdie twee ouens word uit die dood uit opgewek, en hulle het dit gesien, en almal het dit gevrees. Hulle het gesien, hierdie is 'n werk van die Here, en hulle het groot vrees gehad, oor hierdie twee ouens wat al hierdie goeters gedoen het, en hulle het nou weer uit die dood uit opgestaan. Net weer eens, wil ek in jou kop hou, daar's ouens wat sê, hierdie goeters is nou aan die gang, of was aan die gang. Verstaan, my groot vraag, ek weet nie hoe harmoniseer jy dit nie. Ek weet nie hoe kan jy sê, hierdie is iets wat al in die verlede gebeur het, hierdie twee witnesses wat dood gegaan het en verstaan jy, dis ook wat belangrik is, dink ek, om hierdie goeders letterlik op te neem en te verstaan wat die regte betekenis daarvan is. So alhoewel mens verkeerd oor die goeders gaan, om te sê, hierdie is net beeldspraak, of hierdie is iets wat nou aan die gang is, dit maak nie vir my sin nie. Dit maak nie vir my sin nie. So, dan gaan ons aan. Hulle het eers fees gevier, en toe die ouens dood is, toe daai vrees hulle oorval. Okay, dan gaan ons aan. Ons is nou by vers 12. And they heard a great voice from heaven saying unto them, come up hither. And they ascended up to heaven in a cloud, and the enemies beheld them. So hierso is een van ons het gepraat oor die 7 wegrapings in die Bybel, hierdie is een van hulle, waar hierdie 2 getuies opgeneem word in die hemel. Vers 13. And the same hour was there a great earthquake, and the 10th part of the city fell, and in the earthquake was slain of men 7,000, and the remnant were affrighted and gave glory to the God of heaven. The second woe is past, and behold, the third woe cometh quickly. En hierso gaan ons nou oor na die 7de trompet. Julle sal onthou, ons het gehanteer tot by die 6de trompet, daar was hierdie breek, hierdie parenthesis, en nou hanteer ons die 7de trompet. Nou, interessant van hierdie trompet, ek dink hierdie kan 'n uitgerekte periode wees, waarin die 6 skale of bakke deel is van dit. Dis amper asof die skale en bakke uiteenloping van hierdie 7de trompet is. So julle gaan sien, hierdie is 'n belangrike deel van waar ons nou is. So hierso sê hy, vers 15, and the 7th angel sounded, and there were great voices in heaven saying, the kingdoms of this world are become the kingdoms of our Lord and of his Christ, and he shall reign forever and ever. So hierdie is basileio, is die Griekse woord vir die, en dit praat van die koninkryk van die wêreld, Satan word God se koninkryk. So hierdie is die oomblik in hierdie toekoms waarvan ek nou nog die hele tyd praat. Hierdie is die oomblik waar God sy koninkryk, wat in die hemel is, kom vestig op aarde. Hier is 'n duidelike teken dat wat ook al dit was in die verlede, het nou gestop, die Satan se koninkryk is klaar, en hier begin God se koninkryk. Nou as jy mooi dink in die tydsperiode wat ons nou hier is, ons is in die tyd van wraak, ons is in die tyd van na die wegraping, het nou al 'n deel van God se toorn en wraak op die aarde neergeval, en aan die einde hiervan begin Christus sy koninkryk vestig, en gaan hy nou begin om te heers. Alright, so hierdie is 'n baie belangrike vers, en weer eens,
Hierdie sal ek sê is aan die einde van hierdie tyd van toren. Onthou ons het laasweek gepraat oor hierdie 1040 dae en aan die einde van hierdie 1040 dae kom ons nou. Hierdie tyd van wraak kom nou tot op einde. En kom ons lees gou vers 16 ook. And the 24 elders which sat before God and their seats fell upon their faces and worship God. So ons sien dit oor en oor dat hierdie 24 ouderlinge die Here aanbid. En dan vers 17 saying we give thanks to thee O Lord God Almighty, which art and was and art to come, because thou hast taken to thee thy great power and hast reigned. Nou baie belangrik. Hierdie has reign. Ek weet nie wat julle Bybelvertaling sê nie, maar hierdie is wat mense noem as jy Grieks bestudeer, wat jy noem 'n aorist indicative. So 'n aorist indicative wys daarop dat die regte vertaling van hierdie eintlik moet lees iets soos has begun to reign. Hierdie praat nie van iets in die verlede nie. Hierdie has reigned in Grieks is hier begin sy heers nou. Hy het nie geheers voor hierdie oomblik nie. En dis 'n groot ding wat jy moet reg verstaan en dit is half unfortunate dat hierdie vertaling van die Grieks af kan misleidend wees. As jy nie die regte Bybelvertaling het, sal dit klink asof hy in die verlede geregeer het, maar wat hier eintlik staan is tot hierdie oomblik het hy nog nie geregeer soos hy bedoel is om te regeer. En ek sê net as jy gaan kyk na die wêreld, dink ek dit is die wêreld wat weerspieël word. Christus regeer nie soos wat die Bybel vir ons sê hy éventueel gaan doen nie. Daar's 'n deel van sy regeer wat nog nie gevestig is nie. En dit is baie belangrik om te sê, want sê nou maar jy sê Christus regeer nou, dan vra ek hoekom het ons al hierdie pyn en al hierdie lyding? Soos die volkomme regering van Christus lyk nie soos wat ons nou sien nie. En dit is die ding wat ek dink 'n baie belangrike teologiese ding is om 'n onderskeid te maak. As jy die idee hou van al hierdie goed is allegories en Christus regeer klaar, hou dit 'n probleem in van hoekom ons wêreld lyk soos ons lyk. Of die idee dat ons hierdie millennial koninkryk onsself gaan inbring, soos die postmillennial idee is. So die punt is by hierdie oomblik waar die koninkryk van die hemel afkom na die koninkryk van die aarde en gevestig word, is waar Christus gaan begin om te heers, soos hy bedoel het om te heers. Vers 18, and the nations were angry, and their wrath is come, and the time of the dead, and they should be judged, and that thou shouldest give reward unto thy servants, the prophets, and to the saints, and them that fear thy name, small and great, and shouldest destroy them which destroy the earth. And the temple of God was opened in heaven, and there was seen in this temple the ark of his testament, and there were lightnings and voices and thunderings and earthquakes and great hail. So wat jy moet verstaan is, nie dat jy deurmekaar word nie, die tempel wat in die hemel is, hy was nog altyd daar. Die tempel, die tabernakel was nog altyd 'n hemelse ding, ons het net 'n voorstelling van dit op aarde. So al hierdie tempel goeders waarvan ek gepraat het, is nie die ware tempel wat eintlik in die hemel is. Almal verstaan dit. Dis net 'n verspieeling van waar daai tempel behoort te wees. Dis hoekom hy praat van die tempel in die hemel. En vers 18 en 19 is iets wat nog moet kom. Soos ek gesê het, hierdie vers 15 en 17 gaan begin hierdie heerskappy van die Here op aarde waar hy gaan regeer, en vers 18 en 19 is iets wat daarna kom. So, om op te som vir hoofstuk 11, mense het rondgespring. Daar's 'n tyd wat praat van die groot verdrukking, daar's 'n tyd wat gepraat het waar God sy koninkryk kom vestig, daar's 'n tyd van die sewende trompet. Soos ek sê, dis moeilik om mooi vas te nail presies waar ons is in hierdie hele kronologie. En weens die woord met 'n telltale het ons nie hier voorgekom nie. So dis hoekom ek sê, dit kan wees dat nou is ons in die hemel, dis 'n ander tydlyn. Nou is ons op die aarde, dis 'n ander tydlyn. Nou het ons gepraat oor die 1260 dae, nou het ons gepraat oor die tyd van toren. So jy sal self sien, dis moeilik om presies die tydlyn vas te stel. Maar wat duidelik is daar kom 'n tyd wat God die koninkryk van die hemel op aarde gaan vestig. Dit sal ek sê is die belangrikste deel wat ons nou moes begryp. Maar God is kwaad vir dit wat hulle op die aarde gedoen het. So hier kan jy regdeur sien wat die mense op die aarde doen, wat die heidene doen, die mense wat nie vir Christus ken nie, stook sy toren op. En ons gaan nou in grafiese detail sien wat God gaan doen as hy sy toren uitlaat. En wat ek ook wil hê jy moet oplet, is dat God is totaal en al geregtig om hierdie toren uit te laat. Hierdie earth dwellers, hierdie ouens wat op die aarde wandel, wat nooit bekeer nie, hulle het oor en oor kans om dit te doen, maar hulle weier om dit te doen. En daarom is God gejustify in die toren wat moet uitval. In vers 19, die ark was nog altyd in die hemel, so ons het dit gecover, en dan kom ons by Openbaring 20. Wat het ek gesê? 12. Openbaring 12. Goed. So vers 1. Vers 1,
And there appeared a great wonder in heaven, a woman clothed with the sun and the moon under her feet, and upon her head a crown of 12 stars. So jy begin om te praat van goed in die hemel, maar jy gaan sien hoe wissel hy gedurig tussen die hemel en die aarde. Jy gaan 'n beeld kry in die hemel, jy gaan 'n beeld kry op die aarde. Nou hierdie vrou, waarvan hy praat, hy gaan vir jou 3 figure praat in hierdie hoofstuk. Hy praat van die vrou, hy praat van die draak en hy praat van die manlike kind. Okay, so jy kan self uit die konteks mooi sien wie is wat. Nou die draak en die manlike kind is baie maklik om te sien. Jy gaan sien, dit is Satan en Jesus Christus. Die vrou is wild gedebatteer. Wild gedebatteer. Ek sal weer eens vir jou sê en aanmoedig gaan doen jou eie ondersoek en ek weet nou wat se kant toe ek meer leun, maar dit is nie iets wat ek soos dogmaties sal leer nie. Ek dink is relatief duidelik, maar dit gaan nogal 'n groot verskil hê van hoe jy baie van hierdie goed interpreteer, wie jy dink dit is. So hierdie is die 3 belangrike figure, wie is die vrou? So sommige dink dis die kerk, wie sy hier voorstel, en party mense dink dit is straightforward Maria, maar ek gaan vir jou probeer wys dat ek dink dis nie een van daai twee nie. So, dis belangrik om te sien dat hierdie vrou is swanger. So, die kerk is reg deur die Bybel uitgebeeld as 'n maagd, as 'n virgin, en hierdie vrou is swanger. So, dis klaar 'n goeie aanduiding dat ek dink nie hierdie praat van die kerk nie. Maar, kom ons lees net so 'n bietjie verder. Vers 2, and she being with child, cried, travailing in birth, and pained to be delivered. So dit kan nog hier wees dat hy praat van Maria. So ons kan dit nog ophou, maar weens ek dink die feit dat mense sê dis die kerk. En meeste ouens, 5 uit 6 kommentators sal sê hierdie is die kerk. En dan vers 3, and there appeared another wonder in heaven, and behold a great red dragon, having 7 heads and 10 horns and 7 crowns upon his head. And his tail drew the third part of the stars of heaven, and it cast them to the earth. So die sterre hier weet ons is demone. Dit praat van demone wat hy saamgebring het. Hierdie gevalle engele wat hy van die hemel af saam met hom gebring het. Ons weet natuurlik die Satan was in die hemel, Lucifer, hy het die musiek gemaak, hy was 'n baas van 'n groot hoeveelheid engele gewees, en hy het natuurlik geval, soos ons nou ook al deur is. En dan gaan hy aan en hy sê, and the dragon stood before the woman, which was ready to deliver, for to devour the child as soon as it was born. Okay? So, wie is die beste manier om die Bybel te interpreteer, is deur die Bybel. Die Bybel is die beste interpreteerder van die Bybel. So ons moenie ons eie gedagtes vorm nie, ons moet kyk wat die Bybel sê oor hierdie goed. So Israel word herhaaldelik verwys na die vrou in die Ou Testament. Herhaaldelik word dit verwys. Jy gaan kyk, Jesaja 54 vers 5, Jesaja 66 vers 7, Mika 4 vers 10, ons klomp. Gaan kyk self hoe Israel uitgebeeld word as 'n vrou. En dan gaan hy aan. En wat ons moet, ander ding wat jy moet besef, as ons gaan kyk, en jy gaan doen jou huiswerk oor sistematiese teologie. So as jy 'n sistematiese teologie handboek koop, dan sê jy daarin sien eskatologie, die studie van die eindtye. Jy sal daarin sien pneumatology, die studie van die Heilige Gees. Christology, die studie van Christus. Jy sal sien soteriology, die studie van salvation, hoe ons gered moet word. Al hierdie tipe goeters. Die een wat daar nie is nie, is Israelology. Israelology. So die studie van Israel. So omdat so baie kerke nie 'n toekoms vir Israel sien nie, los hulle dit heeltemal uit. En party ouens sê daar's so ver as 5/6 van die Bybel gaan oor Israel of die plan vir Israel of wat die Jode gedoen het. So die punt is dis 'n groot sistematiese teologie deel wat nie bestudeer word of wat nie verstaan word of wat reject word. En soos ek vir julle nou oor my posisie sê is, ek dink God het 'n toekomstige plan met Israel. En as hierdie vrou in hoofstuk 12 is soos wat ek dink duidelik dit is, praat van Israel, dan gaan baie meer van hierdie goeie vir jou sin maak. Ek dink om Israel hier in te sit gaan meer sin maak as enigeen van die ander opsies. En ons sal nou kyk soos ons aangaan. En dis hierdie vervangingsteologie. Ek gaan volgende week en die week daarna nog meer daaroor praat, maar wat jy moet verstaan is dit kom in die Rooms-Katolieke kerk uit. So dit het basies begin met Augustine en hierdie ouens in so 400 na Christus. Almal het nog altyd verstaan Christus gaan reën op aarde fisies. Niemand het 'n probleem daarmee gehad nie. Die Rooms-Katolieke ouens, omdat daar 'n kombinasie van church en state was en die kerk en die staat was een, dit was 'n theocracy, gaan dit nie baie goed af as jy sê Christus gaan kom en hierdie bose government verslaan nie. Verstaan jy kan nie dit regtig teach en hy gaan nou gaan en sy koninkryk kom vestig op aarde sodat al hierdie boosheid van die government, die ouens wat jou salaris betaal as 'n pastoor, sê jy nou Christus gaan julle almal verwoes. So dit het nie goed afgegaan nie. En uit die Rooms-Katolieke kerk moes hulle plan gemaak het en toe hierdie amillennial idee daar uitgekom. So jy kan dit self gaan research, dis die oorsprong van hierdie vervangingsteologie idee. En die grootste tragiese deel hiervan, dit ondermyn dat Christus letterlik op die aarde gaan moet regeer. En weer eens, nog meer as dit, as jy die laaste 2 sessies
bywoon en jy hoor wat ek daar sê oor sekere skrifte in die Nuwe Testament, jy het nie 'n manier om daai goed te harmoniseer nie. Die amillennial ouens met wie ek nou al baie gepraat het en 'n pad gestap het, hulle spring rond met daai verse. Hulle sal snaakse maniere kry om dit te interpreteer. Soos as ek vir julle 'n voorbeeld kan gee, Matteus 25 vers 14, dan noem hy daai 3 ouens, julle ken nie die gelykenis van die 3 talente. Die ou met die 1 en die 2 en die 5. Dan sê hy, hierdie is al 3 doulos, hulle servants. Dis dieselfde ouens, hulle is wedergebore. Hulle weet wie is hulle baas. Hulle weet wie is God. Maar dan aan die einde van daai ding, gaan hy na die ou met die 1 talent toe en dan sê hy, werp hom uit in outer darkness. There will be weeping and gnashing of teeth. En dan omdat hulle daai deel lees, sê hulle, o nee, dit kan nie al 3 dieselfde mense wees nie. Terwyl hulle al 3 word doulos genoem, hulle al 3 word servants genoem. Hulle is al 3 wedergebore. Hulle weet wie is die Vader. Die een het net nie sy werk gedoen nie. En hy word in die outer darkness ingegooi. So daai is bedoel vir Christene. En as ek vir hulle dit sê, dan sal altyd sê, o nee, dit kan nie van Christene praat nie. O nee, dis nie die ewige hel of wat ook al nie. Die probleem is, jy kan nie dit harmoniseer nie. En ek gaan vir julle wys, as jy die millennial koninkryk reg verstaan, gaan jy al die tekste kan harmoniseer. Maar dis die praktiese deel daarvan. Gaan bietjie vanaand, as jy nou wonder waarvan ek praat, gaan lees Matteus 25 vers 14 tot 31 en lees die laaste vers ook. Ek het al by klomp preke, dan sit ek, dan stop hulle voor daai laaste vers. Hulle stop voordat hulle lees wat gebeur met die ou met die 1 talent, want hulle weet nie om dit te harmoniseer. Gaan kyk bietjie 'n paar preke oor dit. Ek jou beloof, daar's ouens wat stop daai 1 versie voordat dit sê, gooi die ou met die 1 talent in die outer darkness in. Want dit maak ouens ongemaklik. Hulle weet nie om dit te harmoniseer met die teks nie, maar ek dink hierdie ding wat ek vir julle gaan wys is 'n manier om dit te doen. Maar net dat jy verstaan, die oorsprong van amillennialism kom uit die Rooms-Katolieke Kerk. Ongelukkig. Ouens kan my verkeerd bewys oor die. Dit is ek's oop om te luister daarvoor, maar dis so as ek dink as jy geskiedenis bestudeer, sê jy sien dit is wat daar aangaan. En dan God het spesifieke beloftes aan Israel gemaak, soos ek nou nog gesê het. En dan kom ons hier by vers 3 en 4. And there appeared another wonder in heaven, and behold, a great dragon, having 7 heads and 10 horns, and 7 crowns upon his heads, and his tail drew the third part of the stars of heaven, and did cast them to the earth. And the dragon stood before the woman, which was ready to be delivered, for to devour her child as soon as it was born. So dan die draak weet ons is Satan. Julle gaan nou sien in vers 9, weet ons dat die draak waarvan hy hier praat is Satan homself. Dan vers 5, and she brought forth a man-child who was to rule all nations with a rod of iron. So kyk ook gou hier, hoe gaan Christus eventueel rule? Met 'n rod of iron, met 'n yster scepter. Hy gaan nie rule in, julle kan maak wat julle wil, julle ouens in Jakobsdal, julle is kalm, julle kan hierdie. Hy gaan met 'n yster scepter dit rule. Hy gaan sê, hierdie is hoe dit werk, as jy dit nie wil hê nie, kry vir jou. So, dit is hoe sy regeer gaan lyk. So, enigiemand wat sê, hy rule nou met 'n rod of iron, weer eens, ek dink dit het teologiese probleme. Ek kan nie sien hoe jy dit harmoniseer met hierdie hele deel nie. En dan gaan hy aan, and a child was caught up unto God and to his throne. And the woman fled into the wilderness, where she had a place prepared for God, that they should feed her there 1,260 days. So, hierdie vers 5, dink ek, okay, laat ek net gou hierdie ook sê. Julle sal sien in vers 3 en 4, het dit gepraat van hoe die Satan probeer keer dat hierdie man-child voorkom. So jy sal onthou hoe Satan ook probeer het om dat Jesus doodgemaak word. Waar hulle gesê het, al die babas onder 2 jaar moet hulle doodmaak. En dit was nog altyd Satan se plan om dit te probeer keer. En jy kan ook gelees in 1 Tessalonisense 2 vers 18 hoe die Satan fisies probeer vir Paulus hulle keer, of die ouens daar keer met wat ook hulle daar besig was. Jy kan daai teks self gaan lees. So die Satan weet sekere goeders wat moet gebeur en hy sal alles doen sodat ons nie ons redemption kry nie. Hy traai altyd intree om dit omver te gooi. En dis wat hy hier gedoen het toe hierdie teks sê hoe hy ingekom het dat hierdie man-child nie tot vore kom nie. En dan ook vers 6, and the woman fled into the wilderness. Hier is ons weer eens waar ons kan sien dat hierdie kan nie van Maria praat nie. Want Maria het nie in die wildernis ingegaan toe Christus klaar gebore is. So, ander belangrike ding wat ek dink ons hier moet op verstaan is dat die Satan is al vir 6000 jaar in konflik met die mens. So hy soek God se werk. Hy wil doen wat God doen. He wants to be like the Most High. Maar omdat hy weet teen hierdie tyd hy kan nie daai werk kry nie, is sy plan om my en jou te vernietig. En hy sal homself deur sy demone sal hy probeer dat ek en jy nie doen op hierdie aarde wat ons moet doen. Ek het al gesien, mense wat ek na die Here toe gelei het, of met 'n pad gestap het, die oomblik wat hulle in hierdie Bybelgoeders inkom, of soos miskien baie van julle wat vanaand hier sit, sodra hulle dieper in die woord gaan, hulle raak lief vir die Here en hulle raak passievol oor die skrif, begin die goed skeefloop in hulle lewe. So een
na een. Hulle huwelik, hulle raak kwaad vir hulle huweliksmaat. Hulle begin hulle werk verloor. Hulle begin goeders loop skeef. So dis ook hoekom ek so teen die prosperity gospel is. Hierdie idee van dien die Here en dinge raak beter, in my ondervinding is dit presies die teenoorgestelde. Dis gee jou hart, dien die Here en dinge begin 10 teen 1 verskriklik skeef loop. En as jy dan op 'n plek kom wat jy sê, hoekom moet ek hierdie doen? Ek's besig om alles te verloor. Dan wys dit jy soos hierdie earth dwellers. Dan wys dit jy het hierdie wêreldse mindset. Jy het nie alles verloor nie, jy het alles gekry. Christus wat vir jou op die kruis gesterf het, moet vir jou genoeg wees. Ek kyk baie na ons kultuur en ek sluit myself aan van hoe vinnig ons moan en kla en ag, is nou weer load shedding. En ag, ek het nou nie weer water by die huis nie. En baie keer kan jy hierdie goeders dink, raak jy kwaad vir die Here of iets loop skeef in jou besigheid of iets in jou huwelik. En dan wil jy kwaad vir die Here raak, dan is ek soos van die Here het vir jou sy seun gegee. God het vir jou sy enige. As ek kyk, soos ek wat nou ook 'n pa is, as ek moet dink hoe lief jy is vir jou seun en jy gee hom om doodgemaak te word vir iemand anders se sonde wat 'n mislike, ondankbare gemors is. Dan ons besef nie die liefde wat hy vir ons het nie. Ons dink baie min aan die kruis uit die oogpunt van God af, né? Ons dink baie min aan die kruis van wat dit vir God was om sy seun te gekruisig. So waar is ek nou op alles van dit? Ek weet nie of ek nou op daai pad gekom het, maar van hierdie konflik wat Satan het. So ja, ek het nou my gedagte. Maar die punt is dit sal tot 'n einde kom, hierdie konflik wat Satan het en Christus wat vir ons gesterf het, sal seker maak ons word vernuwe in dit. En hierdie konflik gaan klaarmaak as hierdie tyd van die Gentiles verby is. Julle gaan nou sien, hy gaan gebind word vir 1000 jaar. Die Satan gaan gebind word en alles van dit gaan tot 'n einde kom. En dan vers 5 en 6, die manlike kind sien ons dan is Jesus Christus. En hier's ook weer eens, vers 5 kan verwys na hemelvaart, waar Jesus opgeneem word in die hemel. So, as ons weer, kom ons lees geweer daai deel. And she brought forth a man-child who was to rule all nations with a rod of iron, and the child was caught up unto God and to his throne. So hierdie deel sê, Christus is opgeneem in die hemel, soos hemelvaart, en het gesê, hy gaan terugkom om te heers. Sy heerskappy gaan nog kom, en ek dink dis presies waarvan dit praat hierso. En dan is al weer eens 'n gaping tussen vers 5 en 6. As ons weer vers 6 lees, and the woman fled into the wilderness, where she have a place prepared of God, that they should feed her there 1203 score days. So weer eens, hierdie is daai 3,5 periode tyd. So as dit Israel is, wat in die toekoms erger gaan vlug, daai hele deel in Matteus 24 praat van hoe Israel vlug, wanneer hierdie tekens kom, dan pas dit mooi in by dit, hoe Israel vlug in die wildernis en wegdraai kom van al die goeters wat daar aan die gang is. So, ek dink weer eens, hierdie vers 5 en 6 het hierdie gaping, wat ons dieselfde gaping wat ons gesien het in Daniël 9 vers 25 tot 27, daai gaping van vers 26, wat hierdie 2000 jaar gaping is, ek dink dit is dieselfde gaping wat ons hier lees. Kan verkeerd wees, maar ek dink dit maak sin as jy dit so verstaan. So wanneer Christus heers, sal dit autokraties wees met 'n ysterscepter. Lees Psalm 2. So Psalm 2 is 'n mooi manier om te sien wat God met die Satan gaan doen. En daar's 'n deel, ek kan nie mooi onthou is dit Psalm 2 nie, maar daar's 'n deel in die Bybel wat sê wanneer ons die Satan gaan sien, gaan ons wees soos is hierdie die ou. Is hierdie die ou wat al hierdie moeilikheid gemaak het. So ons verstaan Satan het krag en jy gaan sien hy en die anti-kris hierdie ouens het hierdie vermoë om wonderwerke te verrig, maar hulle is nog steeds so klein in die almag van Christus. Soos God se krag is soveel bo wat hy is. En daai deel was nog altyd vir my half iets om aan vas te hou. As ons vir Satan gaan sien, gaan dit net wees soos is dit? Is dit die beste? Het hierdie ou al hierdie moeilikheid gemaak? En dis net ook 'n cool manier om aan te dink. En sy wil sal heers op die ou ende. So tussen vers 5 en 6 daar gaping, selfs as in Daniël 9, hierdie 1260 dae wat hierna verwys word, dink ek weer eens is die tyd van groot verdrukking. Dan gaan ons lees oor oorlog in die hemel. Ons is by vers 7. And there was war in heaven, Michael and his angels fought against the dragon, and the dragon fought and his angels. So Michael is die enigste engel wat genoem word 'n archangel. Wat is dit in Afrikaans? Is dit aartsengel? Okay. So hy is die enigste een wat genoem word 'n aartsengel. Satan en sy demone word uitgevoer uit die hemel. So hierdie is ook 'n interessante ding. Ek wonder mooi presies waar hierdie inpas. So mense kan hier sien, daar's 'n tyd waar Satan en sy demone in die hemel is. So daar's ook ons, ek dink is in Job waar dit staan, dat die Satan kla ons aan voor die Vader elke dag. So dit lyk asof hy toegang het tot die hemel, maar iewers gaan dit stop. So weet soos ek sê, hierdie is 'n rondspringer in die tydlyn. Dit kon wees toe Christus gekruisig was, dit kon voor dit wees, dit kan 'n toekomstige ding wees, maar dis net 'n interessante konsep van, daar's 'n tyd wat ons aankla voor die Vader, dis asof hy vrye toegang het tot by die hemel ook. En hier is 'n tyd wat ons sien, hy word neergewerp en gaan nie meer daai toegang hê nie.
Dan gaan ons aan, ons was nou by vers 7 nog, vers 8, and prevaileth not, neither was their place found anymore in heaven. And the great dragon was cast out, that old serpent called the devil and Satan, which deceiveth the whole world. He was cast out into the earth, and his angels were cast out with him. And I heard a loud voice saying in heaven, Now is come salvation and strength, and the kingdom of our God, and the power of his Christ. For the accuser of our brethren is cast down, which accused them before our God day and night. Ja, hier is die deel wat praat van hoe hy ons aankla. In vers 11, and they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, and they loved not their lives unto the death. So hierdie ouens wat deur die verdrukking gaan, die ouens wat ek nog heeltyd vir hulle sê, ek dink ons is deel van dit. Hoe oorwin hulle? Deur die bloed van die lam. Deur Jesus Christus aan vashou is hoe hulle dit oorwin. So, soos ek vir julle gesê het, as ons deur hierdie tyd van groot verdrukking moet gaan, die enigste manier hoe jy deur dit gaan kom, is om in verhouding te wees met Jesus Christus. Net weer eens, as ons gaan kyk, toe dit nou koud raak, en toe dit nou ongemaklik raak, hoe baie van ons mense hier het ook gefeid. Verstaan jy, soos, as jy nie wil kerk toe kom omdat dit koud is nie, hoe gaan jy vaar in die groot verdrukking? Ek kyk het altyd, ek was ook in 'n ander kerkie in Bloem, wat so uit hulle pad uitgegaan het, om jou gemaklik te maak as dit koud is. Dus soos daar moet marshmallows gegee word, en hot chocolate, en al, dan dink ek wil op 'n klipharde kerkbank sit, dan moet dit asseblief vir my gemaklik maak. Verstaan jy, ek wil kerk toe kom, want ek wil in verhouding staan met Jesus Christus. Dit gaan nie oor om gemaklik te wees in hierdie groot screens en al hierdie goeders. Ons het nou groot screens, daar's niks fout daarmee nie. So ek net voordat ek nou in die moeilikheid kom, dat ek nou maar wat ek probeer sê is, ons is nie bedoel kerk toe te gaan net omdat dit gemaklik wees. Jy weet, as dit reën en haal en storm hier buite, en ons het ook laasweek, toe staan ons op, toe sê, yes, dis koud, toe sê ek, nee, Vaderland, ons gaan kerk toe. Ons kan nie, as die groot verdrukking kom, hoe gaan ons aanvaar, as ons nou byl, net omdat dit koud is. Ons oorwin deur die bloed van die lam. En dan vers 12, Therefore rejoice ye heavens, and ye that dwell in them. Woe to the inhabitants of the earth and of the sea, for the devil is come down unto you, having great wrath, because he knoweth he have but a short time. And on verse 13, And when the dragon saw that he was cast into the earth, he persecuted the woman which was brought forth the man-child. Hier weer eens Satan wat Israel onderdruk. Dit is my interpretasie, ek dink dit is wat hier aan die gang is. En dit is ook die konflik tussen die saad van die vrou en die saad van die Satan het al begin in Genesis 3. So die saad van die vrou, as ons dit sien, as die bruid van Christus ook, of as Israel, daar was ook altyd hierdie konflik tussen die Satan en sy bruid. En dan gaan ons ook nou verder lees, ons gaan net eers vers 14, And to the woman were given 2 wings of a great eagle, that she might fly into the wilderness, into a place where she is nourished for a time and half a time from the face of the serpent. And the serpent cast out his mouth, water as a flood after the woman, that he might cause her to be carried away of the flood. And the earth helped the woman, and the earth opened her mouth, and swallowed up the flood which the dragon cast out of his mouth. And the dragon was wroth with the woman, and went to make war with the remnant of her seed, which keep the commandments of God, and have the testimony of Jesus Christ. So julle gaan nou sien, hier is 'n onheilige drie-eenigheid, waar ons nou gaan verstaan. Soos wat ons Vader, Seun en Heilige Gees het ons in die sataniese drie-eenheid, is dit die Satan, die vals profeet en die antichrist. En hierdie is duidelike 3 verskillende figure, en julle gaan ook sien, dit is 3 mense, of is 3 figure soos beasts of creatures, wat fisies gaan bestaan, maar hulle almal gaan op 'n stadium, wat ek glo 'n menslike liggaam het. Hulle gaan fisies op aarde wees. Hierdie is nie net 'n konsep of 'n breë government nie, hierdie is mense wat op die aarde gaan wees. Julle gaan nou ook sien hoekom ek so sê. So, vinnig duidelik sê, dis baie belangrik dat julle nie dit verkeerd verstaan nie. Hierdie beloftes vir Israel, hierdie dat ek sê, daar is nog 'n plan met Israel, wat julle moet verstaan, hulle is nou in rebellie. Okay? So, hulle is ongered. Soos almal van hulle wat nou doodgaan sonder Christus, gaan nie gered wees. Julle verstaan dit. Soos ek probeer nie sê, daar gaan weer vir hulle kans wees, enige die ouens wat, as jy sonder Christus doodgaan in hierdie lewe, gaan jy hel toe, soos dit is ongelukkig so duidelik soos dit. Die punt is, wanneer hierdie goed gebeur, hierdie 144,000 na die wegraping, wat op die aarde gevestig gaan word, dan gaan daar weer 'n kans gegee word vir Israel om te bekeer. So ek wil net seker maak, julle verstaan dit. Nou is hulle in rebellie. Okay, almal het, ja, ek sien so 'n paar, okay. Maar dit sal heeltemal heresie wees as ek nou sê, soos hulle is nou gered. Dit is nie, hulle is sonder Christus. Sonder Christus is jy ongered, maak nie saak hoe hard jy probeer of wette onderhou, enigiets soos dit nie. En weer eens, wat ek het ook gesê het, wanneer hierdie tempel geherbou gaan word, en hulle wil hulle offers bring, is dit nie dat soos God dit goedkeur nie. Dis nie tot die eer van God. Hierdie is net 'n toekomsvoorspelling, want die Jode kort 'n plek om hulle offers te bring. Julle verstaan dit? So, dit is eintlik in rebellie dat hulle dit doen.
Dis soos nie dat God sê dit is 'n goeie ding nie. Dit is net 'n toekoms aanwysing van wat Israel gaan doen. So baie mense as hulle hierdie posisie hoor, dan dink hulle soos ons keer dit goed. Ons wil weer hê daar moet sacrifices gemaak word. Nee, die prys is betaal vir al daai goeders. Dis net die Jode wil dit doen omdat hulle in rebellie is, omdat hulle nie verstaan dat Christus waarlik ons redder is nie. So net dat julle dit mooi verstaan. Mens wil nie dit verkeerd verstaan nie. Okay. So ons gaan nou teruggaan na die tydlyn toe en nou gaan julle sien nou in hierdie deel, soos ek vir julle gesê het, Openbaring 12 gee vir jou 'n beeld van 'n sekere tyd. En Openbaring 13 van iets anders. Die deel wat ons nou gaan behandel is die deel van die groot verdrukking. Openbaring 13 praat van die anti-kris en ons weet die anti-kris gaan op die spel kom wanneer die tempel herbou word vir die begin van die 70ste week van Daniël. Ons is al deur baie skrif van dit. Ek gaan nie weet deur dit gaan nie, maar dis die tyd waarin ons nou gaan wees. Wanneer die anti-kris op die scene kom is wanneer hierdie 70 jaar periode gaan wees. En baie mense gaan nie weet wie hy is nie. Net vinnig ook, die term anti-kris is eintlik baie misleidend. Dis 'n swak term. Want dit is eintlik 'n pseudo-Christ. In die sin van, ja, hy is teen Christus, maar meeste mense hoor anti-Christus, dan is dit soos alles van hom is teen dit. So dis eintlik 'n vals Christus hy gaan Christus imitate. Hy gaan lyk soos Christus. Julle het al gehoor hoe ek voel oor The Chosen? Iemand soos Jonathan Rumi, hy soos hy lyk. Dit gaan nie hierdie Marilyn Manson slagkatte tipe ou wees nie. Dit gaan 10 teen 1 soos 'n aantreklike, baie vriendelike, nice tipe persoon wees. Okay? Ons gaan ook sien dat hy baie arrogant is, al sekere karakterseienskappe wat julle van hom gaan sien, maar moenie hierdie idee het van hy is net teen Christus nie. Hy is eintlik soos 'n pseudo-Christ. Wat is 'n mooi Afrikaanse woord vir dit? Soos 'n skyn Christus is dalk 'n beter manier om dit te stel. Maar net hier is ons weer op hierdie tydlyn. En soos ek sê, ons is by daai video, die groot verdrukking. So daar's jou 70ste week van Daniël. En die helfte van hom het ons die Abomination of Desolation, waar die tempel afgebreek gaan word, en dan het ons hierdie tydsperiode waar ons nou oor gaan praat, waar die anti-kris gaan heers tot 'n sekere mate op aarde. Okay. Ook Openbaring 13 praat van 2 hoofsataniese figure, en dit is die anti-kris en dan die valse profeet. En jy gaan sien, hulle het verskillende rolle. So, baie belangrik, die groot vraag vir meeste van julle, of vir meeste mense wat sal praat oor Openbaring, praat oor die eindtye is ons deel van hierdie periode? Gaan ons as die kerk weggeraap word voor die anti-kris is, of gaan ons as die kerk deur hierdie goed gaan? Nou julle ken my posisie, ek dink ons gaan deur hierdie goed gaan, en net weer vir julle te wys, want die ouens wat sê ons word weggeraap voor die groot verdrukking, glo ook dat ons nie die anti-kris gaan sien nie. Ons gaan weg wees voor alles van hierdie goed gebeur. Nou, ons gaan na Daniël 7 vers 25. Dan kyk jy nou self. Daniël 7 vers 25 sê, julle moet deur Daniël 7 ook gaan. Dis baie goeie eindtye goeders wat in Daniël 7 staan. So Daniël 7 vers 25, and he shall speak great words against the Most High and shall wear out the saints of the Most High. So hierop praat dit weer van die anti-kris en hierdie praat van die time and dividing of time weer. En dit sê hy gaan die Christene, die saints uitweer. Hy gaan hulle onderdruk. En jy kan die vorige konteks lees, dit praat van die anti-kris hier, die klein horing, alles van dit. En daar het jy klaar dat hy sê hy gaan die Christene gaan by wees wanneer hy op die scene is. So ek weet nie hoe sê die kerk is weg, maar hier sê Daniël 7 vers 25, hy gaan die saints onderdruk nie. So dan ook 2 Tessalonisense 2 vers 1 tot 3 is duidelik hier daai konteks ook gelees. Dit praat van die day of Christ. Hy sê wanneer die wegraping gebeur in vers 1, dan sê hy daai dag sal nie gebeur totdat die anti-kris nie op die spel is nie. Die son of perdition is wat hy hom daar noem en dit weet ons is die anti-kris. Hy noem 2 goeders daar. Die great apostasy, die groot wegval van die kerk en dat die anti-kris op die spel gaan kom. Is die 2 goed wat moet gebeur voordat Christus weer kan kom. Gelees 2 Tessalonisense 2 vers 1 tot 3. Ek gaan nie nou weer deur dit gaan nie. So vers 1. Openbaring 13. And I stood upon the sand of the sea and saw a beast rise up out of the sea, having 7 heads and 10 horns, and upon his horns 10 crowns, and upon his head the name of blasphemy. So die krone hier is diadems en nie Stefanos nie. Stefanos is die kroon wat jy kry as 'n reward, as 'n geskenk wat jy ontvang of as 'n reward? Beloning. As 'n beloning wat jy kry. Hierdie praat van 'n kroon wat wys soos 'n heersende kroon, soos 'n koning of so sal hy eerder as 'n reward. Die woord beast, hierso sê hulle sien is Therion en nie Zoa nie. So julle sal onthou daar's in die King James byvoorbeeld is dit ook beasts waarvan hy praat in Openbaring 4, maar ons weet daai beasts is soos goeie beasts. Dis soos wat die Here ondersteun. Hulle is Zoa. So in die Engels verloor ons die betekenis van baie van jy dink beast, dan dink jy hierdie bose, jy weet leeuagtige negatiewe ding.
Die Zoa is 'n positiewe beast en die Therion is 'n negatiewe beast. So dis die beast hier is 'n negatiewe ding, net dat jy dit mooi verstaan. En weer eens hierdie verwys na Daniël 7. Dan vers 2, and the beast which I saw was like unto a leopard, and his feet were as the feet of a bear, and his mouth as the mouth of a lion, and the dragon gave him his power and his seat and great authority. So Daniël 7 praat ook presies van hierdie diere, net in reverse volgorde. Ek weet nie as dit significant nie, maar as jy dit wil gaan bestudeer, kan jy daar gaan kyk. Dan ook, and I saw one of his heads, as it were, wounded to death, and his deadly wound was healed, and all the world wondered after the beast. So dit lyk hier, weens as jy 'n letterlike interpretasie vat, ek weet nie regtig weens hoe jy hierdie sal allegoriseer nie. Ek weet nie hoe dit beeldspraak is nie, maar dit lyk asof hy 'n wond kry teen sy kop, soos 'n geweerskoot, hy's dood en dan gaan hy weer lewendig gemaak word. En een ding lyk asof die groot manier wat die anti-kris geïdentifiseer gaan word is deur hierdie wond in sy kop. So jy kan vir jouself dink, sê net maar jy ken nie die Bybel nie, jy ken nie profesie nie en jy sien hierdie gebeur. Hoeveel mense gaan hom nie dien nie? So jy het hierdie figuur wat hierdie wêreld vrede inbring. Hy word geskiet in sy kop. Hy's 'n martyr en dan staan hy in die dood op. So as jy gedink het mense het hom eers gevolg, hoe gaan hulle hom nie volg nadat hy so iets doen nie? Nadat hy so iets reg kry nie. En dan vers 4, and they worship the dragon which gave power unto the beast, and they worship the beast, saying, who is like unto the beast, who is able to make war with him. So hy word bekragtig deur die Satan, en sy volgelinge is mense wat die Satan aanbid. Okay, so dit is presies, dis so satanisme gaan in 'n hypervorm regeer in hierdie tyd. Dan sien ons ook hy's baie groot praterig hierso in vers 5, and there was given unto him a mouth speaking great things and blasphemies, and power was given unto him to continue 24 months. Hierdie blasphemies is ook, julle het al gesien hoe dit normaal is in ons kultuur. So ek sien van hierdie YouTube ouens, dan sal hulle as hulle vloek, die F-woord gebruik, dan bleep hulle dit uit. Dan cancel hulle, maar as hulle Jesus se naam gebruik, is dit normaal. So ek bedoel, hulle probeer dit normaliseer. Vir ons is dit soos hard op jou. As iemand laster, is ek soos dadelik soos jy skrik soms so hier, soos wat nou gebeur. Maar vir meeste mense in die wêreld is dit net hoe hulle praat. Soos die Amerikaners try dit normaliseer. Hulle try dit maak dat dit vir jou niks is en hierdie ou gaan dit op 'n hyper manier doen. En dis ook natuurlik hoe jy 'n heiden, iemand wat ongelowig is, kan dadelik identifiseer. Dis die manier hoe hulle praat en van Jesus en so 'n laassiening van Jesus het. En weer eens hier word daai 42 maande weer genoem. Vers 6, and he opened his mouth in blasphemy against God to blaspheme his name and his tabernacle and them that dwell in heaven. Hier moet jy nou ook vir jouself vra, ek sê nou hierdie hele ding van ons wat op die aarde is tydens hierdie tyd, maar hier sê is mense wat in die hemel dwel. So hierso weer eens, ons het al voorheen gepraat oor daai 500 mense wat geresurrect was met Jesus se eerste koms. Dit kan praat van hulle, dit kan praat van ander mense wat ook al dood is en wat nou klaar in die hemel is. Daar's klomp maniere, dis nie te sê hierdie is die weggeraapte kerk wat in die hemel is. Net sodat jy wonder hoe harmoniseer ons vers 6. Dan gaan ons aan vers 7. And it was given unto him to make war with the saints and to overcome them, and power was given him over all kindreds and tongues and nations. So weer eens selfs in Daniël 7, hoe kan hierdie ou oorlog maak met die Christene as die Christene weg is? So dis hoekom ek sê, die ouens wat in die hemel is in die vorige vers, praat nie van die Christene wat weggeraap is nie. Want as die Christene weg is, wie is daar om 'n oorlog te voer? En hierdie ou voer duidelik oorlog met die Christene. So dis hoekom ek die sterk posisie inneem dat ons sal deel wees van wat die anti-kris gaan doen op die wêreld. Die Bybel sê vir ons, in this world you will have tribulation. Vers 8, and all that dwell upon the earth shall worship him, whose names are not written in the book of life of the Lamb, slain from the foundation of the world. So hierso sien jy die bewoners van die aarde, daai earth dwellers, soos ek sê, dis nie ek en jy nie. Hierdie inhabitants van die earth is die ouens wat die merk van die dier aanvaar en teen Christus draai. Dit is nie ouens wat wedergebore kan wees nie. Nou hierso, kom ons gaan gou vers 9. If any man have an ear, let him hear. So hierso is weer daai stelling wat ons gesien het in Openbaring 2 en 3. Vers 10, he that leadeth into captivity shall go into captivity, he that killeth with the sword must be killed with the sword. Here is the patience and the faith of the saints. En dan vers 11 begin hy praat van 'n nuwe gedierte. Dan sê hy, and I beheld another beast coming up out of the earth, and he had 2 horns like a lamb, and he spake as a dragon. So hierso praat hy soos die Satan en 2 horings soos 'n lam. Hy veroorsaak dat die wêreld die eerste gedierte aanbid. So sy doel is om hierdie eerste gedierte te ondersteun. Hierdie eerste anti-kris kom op en hierdie valse profeet of hierdie tweede ou kom en hy ondersteun hierdie ou. Hy sê, kyk na hierdie ou, aanbid hom
en hulle twee gaan soos saamwerk en dit. Baie belangrik vers 12. And he exerciseth all the power of the first beast before him and cause of the earth and then that dwell therein to worship the first beast whose deadly wound was healed. So hierdie ou was genees en ook wat jy moet sien en verstaan van ons evangeliserende wêreld vandag, die Satan het ook vermoë om te genees. Jy moet dit besef. So dis hoekom ek nie 'n groot storie wil maak. Nie soos in die sin van ons as Christene moet bid vir siek mense. Okay, 100%. En vertrou dat die Here kan genees en dat die Here ouens in die rolstoele laat opstaan. Ek glo die Here kan dit doen. Moenie my verkeerd verstaan nie, maar verstaan om 'n hele ministry te bou oor dit kan gevaarlik wees. Want ons moet besef, daar's ouens wat mense genees, daar's ouens wat vir mense bid, daar's ouens wat bonatuurlike goed doen en dalk dit selfs Christus noem wat uit die Satan se krag is. Dit moet jy verstaan. Die Satan het ook die krag om te genees. Die Satan het ook krag om wonderwerke te verrig. So ons moet baie sensitief wees vir dit en sien, is hierdie ouens wat hierdie goeders doen, hulle regtig in lyn met die skrif? Is al die werke en goeders, as jy gaan kyk na Kenneth Copeland en hierdie ouens se ministry, ons sien hoe baie goeders hulle doen wat nie volgens Christus is nie, en hulle claim healings en wonderwerke en al hierdie goeders. Hoe is dit moontlik dat iemand die Heilige Gees het sulke wyd van die Bybel af goeders leer en snaakse, demoniese goeders. Ek bedoel, Kenneth Copeland en een van sy ouens het gestaan en hulle eie polse, hulle het gemaak asof hulle 'n pols sny om bloed in 'n koppie te sit en te sê ons drink nou communion so. Verstaan jy? Soos nie net is dit weird nie, maar is dit satanies, okay? As jy my nie glo nie, gaan Google dit. Julle dink ek maak dit op. Ek belowe vir julle het dit gedoen, okay? En hulle het gesê dit is Christus wat dit doen. Nou vra ek vir jou, as hulle regtig healings laat gebeur, maar hulle doen sulke goed, dan is dit die Satan wat dit laat gebeur. So dit is net, wees net versigtig vir hierdie goeders. Natuurlik, God doen genesings, ons bid vir mense. As jy siek is, gaan ek vir jou bid en ek gaan die Here vertrou vir jou genesing 100%. Al wat ek sê is, daar's ouens daar buite wat in die naam van Jesus van hierdie goeders doen en dis eintlik die Satan se werk. So wees net sensitief vir dit. Dan gaan ons aan. Ons sien hierdie ou doen wonders. And he doeth great wonders so that he maketh fire come down from heaven and earth in the sight of man, and deceiveth them that dwell on the earth by the means of those miracles which he had power to do in the sight of the beast, saying to them that dwell on the earth that they should make an image to the beast which had the wound by a sword and did live. So hulle sit hierdie beeld van die antichrist op, hulle aanbid hom en hierso sê hy duidelik, dis deur hierdie wonders wat hy vir hulle misleiding bring. Want die ding is, baie mense, sodra daar 'n genesing plaasvind, attribute dit aan die Here. Hulle dink dadelik oor dis bonatuurlik, daarom moet dit die Here wees. Al wat ek vir jou sê is, dis van hierdie goeie wat nie van die Here afkom nie. Okay? So ek weet nie of julle ook weet wie's Todd White nie. Ken julle Todd White se goed? Okay. So as jy gaan kyk Todd White se video's, hy het geklaim hy kan maak dat mense se bene ewe lank word. Okay? So elke ou by wie hy gaan sit in die straat, se een been is korter as die ander. En dan sit hy en dan bid hy vir hulle en dan as jy dit mooi gaan stadig maak, as ouens wat video's hieroor gemaak het, dan skuif hy nie die ou se voet so in 'n stadige manier. Die verkeerde voet. Dan sê hierdie was kort en dan skuif hy hierdie voet dat dit ewig gelyk is en dan sê hy dis die Here. So verstaan dit is hy gebruik hierdie goed om te sê dis Christus wat dit doen en hierdie groot YouTube following te hê, maar in die meantime mislei hy mense. Soos hy's 'n charlatan. Soos eerlik, soos ouens het dit al ge-expose en dis die werk van die Satan. So dis hoe ek sê, hoekom ons sensitief moet wees is daar's ouens wat en hy doen dit in die naam van die Here. As jy hom gehoor praat, hy is goed en hy's charismatic en hy snaaks en hy het al hierdie way out stories, maar hy mislei die mense. En ook, hulle het selfs een keer gesê terwyl hy hierdie voet ding doen, toe sê hy oor die ander voet is nou langer as die eerste een. So dis is die Here het nou kamstig te goeie werk gedoen. So dis hoekom ek sê daar's ouens wat hierdie misleiding veroorsaak. So hierdie is die ding waarvan ons waarsku, nie net van die toekomstige misleiding van die anti-kris nie, maar ons het mense in ons wêreld vandag wat ook hierdie goeters doen en miracles en hierdie goeters claim. Maar jy kan jou eie ondersoek oor hierdie goeters gaan doen, moenie my woord daarvoor vat nie. Gaan kyk tot White se goeters ook sodat jy kan sien en die ouens se kritiek oor dit en kom tot jou eie gevolgtrekking. Nou hierso kom ons by die merk van die dier. So die een ding is omtrent baie mense wat die Bybel niks van weet nie. Hy het nog nie een vers in sy lewe gelees nie, weet van die merk van die dier. Hulle weet 666 is in die Bybel en daar's 'n merk, maar baie mense verstaan mooi wanneer dit gaan toegepas word en wat die implikasies daarvan is. So ons sal nou gou deur dit gaan. So kom ons lees dit hier klaar vers 15 and he had power to give life unto the image of the beast that the image of the beast should both speak and cause that as many would not worship the image of the beast should be killed.
and he causeth all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive the mark in their right hand or in their foreheads, and that no man might buy or sell, save that he had the mark, or the name of the beast, or the number of his name. Here is wisdom. Let him that have understanding count the number of the beast, for it is the number of a man, and the number is 666. Nou, een ding wat jy moet verstaan. Baie ouens het gedink soos in COVID se tyd, jy weet, hierdie inspuiting op 'n manier is die merk van die dier. Of baie ouens het gedink, as jy op hierdie bankkaarte gaan kyk, wys dit 666 en dit is die merk van die dier. En kom ek sê vir jou, so van hy goed kan wees. Van dit kan wees dat dit ons voorberei om die merk makliker te aanvaar, maar een ding wat jy moet besef is, wanneer jy die merk aanvaar, is dit 'n openlike denial van Christus. Jy gaan openlik sê, ek glo nie in Jesus Christus nie, ek vat hierdie merk. Jy gaan dit nie per ongeluk vat nie. Jy gaan nie soos 'n microchip in jou arm kry, waarmee jou bankkaart werk, en ewe skielik is dit nou die merk van die dier nie. Jy gaan publiek sê, ek glo nie meer in Jesus Christus nie. Verstaan jy? Dis 'n publieke denial. Dis nie 'n ding wat per ongeluk of skelm net vir jou gegee word met die illusie dat dit net 'n microchip is nie. Jy gaan dalk 'n microchip kry en dan gaan hulle sê vir jou om te koop of verkoop moet jy vir Christus deny. En ook, jy het gesien die tydperiode waarin die is. Hierdie is in die tyd van die groot verdrukker. Dit sal nie gebeur voor die tempel nie herbou is nie gebeur voordat die command nie gegee word om die tempel te herbou word, die anti-kris op die spel kom. Die anti-kris gaan hierdie ding gee. Okay, en ons weet nie vandag wie is die anti-kris. Nou baie ouens sal vir my vra en 'n gedagte kom dalk by jou op, dink ek die anti-kris lewe vandag? En my antwoord is ja. En as jy my 100 jaar terug gevra het, dink ek die anti-kris lewe vandag, dan sou ek sê ja. As jy vir my gesê het, dink ek Hitler kon die anti-kris wees, dan sal ek ook sê ja. En hoekom ek dit sê is, ek dink die duiwel maak altyd 'n ou reg vir wanneer Christus kom met hierdie tekens, soos wanneer die tempel begin herbou word om hom op te rig. Verstaan jy wat ek sê? So, obviously weet Christus wie is die anti-kris, maar hy dink die duiwel is soos hy moet 'n ou reg kry. Ek dink hy weet dalk presies wie dit is nie. So hy maak elke generasie 'n ou reg. Dalk soos in Napoleon se tyd was dit hy. Dalk in, jy weet wie ook al hierdie groot diktators is deur die eeue, Stalin of wie ook al. Verstaan jy, dit kan wees dat hy iemand voorberei dat as die geleentheid homself present, is hierdie ou reg. So, as jy my vra, dink ek hy lewe vandag, ek dink daar's 'n goeie kans. Baie ouens dink ook dit kan die moslems soek vir die 12 imam. So dit kan 'n moslem ook wees. Ek is nie te into wonder van waar hy gaan kom of so nie. Jy kan daai studies doen, ek dink dis interessant, maar ons moet net weet hier is 'n ou wat gaan kom en hy gaan hierdie merk van die dier administer. Maar jy hoef nie te bekommerd te wees dat jy dit per ongeluk gaan vat nie. Dis die punt wat ek wil maak. Ek kan nie sien skriftuurlik uit hierdie deel dat dit dis 'n blaatante denial van jou geloof. Okay, dis wat dit gaan vat om die merk van die dier te kry. Maar jy moet weet as jy dit nie vat nie, gaan jy dit gaan taaf wees. Soos jy gaan nie kan kos koop nie. Jy gaan gepersecute word, soos ons weet, soos ek julle voorberei om te sê hier kom die tyd van verdrukking. Maar dit gaan moeilik vir jou wees as jy nie die merk vat nie. Dit is duidelik. Openbaring 14. Hier gaan ons. Hier sien ons weer die 144,000. So vers 1 tot 5, ons sal dit alles gou lees. And I looked, and lo, a lamb stood on the Mount Zion, and with him 144,000, having his father's name written in their foreheads. And I heard a voice from heaven, as the voice of many waters, and as the voice of great thunder. And I heard the voice of harpers harping with the harps, and they sung as it were a new song before the throne, and before the 4 beasts and the elders. And no man could learn that song but the 144,000 which were redeemed from the earth. These are they which were not defiled with women, for they are virgins. These are they which follow the Lamb whithersoever he goeth. These were redeemed from among men, being the first fruits unto God and the Lamb, and in their mouth was found no guile, for they are without fault before the throne of God. So, hoeveel van hierdie 144,000 het dood gegaan op hulle tyd op aarde? Nie een nie. So, wat ek dink hier aan die gang is in Openbaring 7, het ons gelees van die 144,000, dis toe hulle journey begin het. Dis toe het vir hulle gesê is, hier gaan, dis hierdie Joodse man, soos ons hier lees, hulle is virgins, om een of ander rede, en vir hierdie tyd gaan hulle die kerk lei. Omdat die kerk weg is, soos ons gelees het net voor Openbaring 7 en Openbaring 6, is daar nodig om 'n remnant op aarde te wees om die kerk te lei. En hierdie 144,000 Jode gaan dit doen. Nou hierdie Jode gaan natuurlik tot bekering kom. Hulle gaan 144,000 Jode wees wat besef Christus is die seun van God, ons moet hom dien en daarom gaan hulle die kerk lei. So weens is nie Jode in 'n vacuum wat Christus deny nie, hierdie is wedergebore Jode. En weens dit wys Christus wil die tyd wat mense gered word uitstel
aanhou. Hy gee vir hulle kans, want hy wil hê almal moet gered word. Soos 2 Petrus 3 vir ons sê. So nie een van hierdie ouens is dood nie. Die Here het hulle beskerm deur hierdie tyd. Hy het hulle deur hierdie tyd gevat. En hierdie kom nou aan die einde van die toren van God. So hierdie kom aan die einde van daai 1060 dae wat ons gesê het, waar hierdie ouens hulle doel bereik het en dit word nou afgesluit. Hier word baie van die karakters weer herhaal in hoofstuk 4, 5 en 7. So jy kan dit self gelees, hierdie 24 elders en die creatures en almal van dit. En hierdie ouens was maagde. Hulle het sterk gestaan hier in hierdie tyd van God se toren. So terwyl al hierdie chaos op die aarde gebeur, was hulle beskerm en hulle het sterk gestaan deur hierdie hele tyd. Nou gaan ons aan. Vers 6, and I saw another angel fly in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach unto them that dwell on the earth, and to every nation and kindred and tongue and people. So hier sien ons nog steeds, die Here wil hê hierdie mense moet tot redding kom. Hier gaan die evangelie gaan gepreek word vir al hierdie mense. Saying with a loud voice, fear God and give glory to him, for the hour of his judgment is come, and worship him that made heaven and earth and the sea and the fountains of water. So vers 7 sê vir ons, fokus op die vrees van God. En is interessant dat hy terugverwys na die skepping. As ons kyk na die skepping, moet jy 'n vrees vir God kry. As jy gaan kyk vir alles wat hy geskaap het, vir alles wat hy gemaak het, jy weet die ongelooflike design in ons wêreld, van die kleinste soos mikrobe en atoom tot die magdom van die heelal. So ek bedoel, jy kan nie, daar's nie 'n einde aan soos die kleinheid van wat ons ontdek nie. Van hoe klein hulle gedog het, jy weet, mikrobakterieë en hierdie goeters is, tot wat 'n atoom is, en hoe baie van wat ons mekaar sien, ons het meer spasie in ons lyf, daar's groter gaps in ons lyf, as wat daar actually materie is. Dat hierdie hele ding wat ons sien, is half eintlik net soos 'n beeld wat jou kop maak, van hoe materie is. Verstaan, as jy atome en protons en neutrons en hierdie goeter verstaan, dan verstaan jy ons is eintlik net 'n groot gap. Daar's meer gap in ons, as wat daar is fisiese ding. So, dis nou hierdie quantum mechanics se goeters. Julle kan sien, ek weet nie regtig waarvan ek praat nie, maar dit is, daar's 'n studieveld daarin, en daar's ouens wat weet waarvan hulle praat, wat sê, hierdie goeters werk so. So, maar die punt is, hierdie vers fokus op die vrees van God, en julle sal saamstem, dis 'n ding wat ons nie in ons kultuur het nie. Van jou grootste, ek sê nou groot pastore, ek bedoel, soos ouens wat regtig die Here dien, en die Here ken, het ook nie hierdie mate van die vrees van God nie. Soos wat baie ouens dit ook sal sê, God is sommer jou buddy. En soos het julle gesê, daai liedjie wat Jesus Culture sing, van hulle gee vir God, of 'n sloppy wet kiss, en sulke goed. Verstaan jy, dis asof, dit net nog 'n persoon is in hierdie kamer. Nou, God het 'n liefde vir jou, en hy wil 'n persoonlike verhouding met jou hê, en dis belangriker as enigiets, maar hy is nie jou maat nie. Verstaan jy moet hom reveer, jy moet opkyk na hom met die diepste respek van enigiets wat jy kan. En dit is die ding, as jy dit besef, dan gaan jou devotional lewe beter lyk. Jou stilte tyd gaan beter raak, as jy die vrees van God verstaan. Want jy weet met wie jy te doen. Jy weet van wie jy praat, as jy oor hom praat. Om hierdie goed te sê soos 'n sloppy wet kies, en hy's net jou maatjie en jou beste vriend, dis nie 'n akkurate beeld van wie God is nie. Veral as jy hierdie toren gaan lees wat ons nou gaan na kyk. Dit skep 'n beeld van God wat ons gemis het, dink ek grootliks. En die eerste belangrikste ding van iemand is om God te aanvaar as die skepper. Okay, en dis waar meeste mense, die hele idee van evolution, die hele idee van ons kom uit natuurlike prosesse, dit is alles om te deny dat God die skepper is. Dit alles kom van daai bose ideologie af. En dis die eerste ding, ons moet aanvaar God as die skepper. En hierso sien ons nog steeds as kans vir bekering. God gee vir hulle kans vir bekering. Vers 8. And they followed another angel saying, Babylon is fallen, this great city, because she made all nations drink of the wine of the wrath of the fornication. Volgende week, Openbaring 17, gaan ons baie meer praat oor Babylon. So jy moet verstaan, daar's nie twee gelowe in die wêreld, Bybelse Christendom en Mystery Babylon. Ja, ek gaan vir julle wys, en jy gaan sien, Islam, Boeddhisme, Hindoeïsme, soos die NIR, vals Christen kerke, al hierdie goeters is Mystery Babylon. Dis een geloof. En as jy Gnostisisme en hierdie goeters gaan bestudeer, dan gaan jy presies weet waarvan ek praat. Dis die groot ding wat ek deur volgende week in julle wil kry, dat jy dit gaan bestudeer. As jy verstaan wat Gnosticism is, dan weet jy hoekom party kerke lyk soos hulle lyk. Dan weet jy hoekom soveel mense val vir hierdie New Age goed. En dan gaan jy sensitief wees vir baie van die goeters wat jy sien in stories, soos in getekende prente. Hoeveel van die goed is nie magic, en jy weet hierdie jou inner self,
en be the better you en ontdek. Dis alles Gnosticism. Dis alles boos. Jy moet nie 'n better you wees nie. Jy moet soos Christus wees. Jy moet 'n minder you wees. Dis 'n goeie Engelse sin. Vers 9. And the third angel followed them, saying with a loud voice, If any man worship the beast and his image, and receive his mark in his forehead and in his hand, the same shall drink of the wine of wrath of God, which is poured out without mixture into the cup of his indignation, and he shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb. So hierso verstaan dat die ouens wat die merk vat, hulle gaan die toorn van God totaal en al voel. En dis nie deur die wêreld nie, dis nie die wêreld wat hulle gaan pak slaag hê nie, dis God. Dis God wat sy toorn op hulle gaan uitstort. Vers 11, And the smoke of their torment ascended up forever and ever, and they have no rest day or night, who worship the beast and his image, and whosoever receive the mark of his name. Here is the patience of the saints, here are they that keep the commands of God and the faith of Jesus. And I heard a voice from heaven saying unto me, Write, blessed are the dead which die in the Lord from henceforth, yea, say of the Spirit, that they may rest for their labors, and their works to do follow them. And I looked, and behold, a white cloud, and upon the cloud one sat like unto the Son of Man, having on his head a golden crown, and his hand a sharp sickle. So hierso lees ons van 'n sekel. Dis die eerste keer wat ons hierdie beeld kry in hierdie hele Openbaring prent. So julle sal nou sien, ons lees gou daai klaar vers 15. And another angel came out of the temple, crying with a loud voice to him that sat on the cloud, Thrust in thy sickle and reap, for the time is come for thee to reap, for the harvest of the earth is ripe. And he that sat on the cloud thrust in his sickle on the earth, and the earth was reaped. And another angel came out of the temple which is in the heaven, he also having a sharp sickle. And another angel came out of the altar which had power over fire, and cried with a loud cry to him that had the sharp sickle, saying, Thrust in thy sharp sickle, and gather the clusters of the vine of the earth, for her grapes are fully ripe. And the angel thrust in his sickle into the earth, and gathered the vine of the earth, and cast it into the great winepress of the wrath of God. And the winepress was trodden without the city, and blood came out of the winepress, even unto the horse bridles, by the space of 1,600 furlongs. So, een ding wat belangrik is om te verstaan is, hierdie is nie die beeld van die sekel wat 'n graanoes gee nie. Dis 'n oes van druiwe. En hierdie druiwe, soos jy hier sien, word saamgepers en is bloed. Dis bloed wat hier uitgestort word. So dis 'n baie grafiese beeld van hierdie judgment wat God op die aarde toebring. Dis 'n beeld van bloed wat uitgestort word. Net belangrik, die Grieks vir hierdie ryp is oorryp. Dis reg in die 1953 vertaling. Dan noem dit dis oorryp. Dis nie net ryp nie. Dis die gesonde druiwe wat hier geoes word. So hierdie is nie 'n graanoes nie, maar druiweoes. Is 'n verskillende idiomatiese taal. Het 'n ander idee is die graanoes wat ons lees deur die Bybel. Julle kan in Jeremia 25 vers 30 ook gaan lees hoe hy daar dit uitbeeld as hierdie bloed wat uitgestort word. Hierdie wyn wat saamgepers is, lyk soos bloed wat vloei, die bloed van die nasies op die aarde wat vloei. Hier is die bloed van hulle wat dwell on the earth, wat nie vir Christus aanvaar het nie, dis hulle bloed wat hier uitgestort word. En dan hierdie 200 myl, sal julle Afrikaanse ou vertaling Bybel sê, of hierdie furlongs, dit verwys na soos 'n location. Dit verwys na 'n plek op aarde, en party ouens dink dit kan die Israel uitbeeld, of die Valley of Megiddo, waar die Battle van Armageddon gaan plaasvind. Nou die Valley of Megiddo is baie interessant, want ouens spekuleer dat soos waar dit nou is en wat hulle so sê net maar in 'n paar jaar toekomstig vat, as jy al die mense wat in die wêreld is, vat, soos wat nog ooit geleef het as die aarde 6000 jaar oud is, sal hulle presies in daai valley inpas. So as ons die battle van Armageddon voer, jy weet, teen die nasies, teen die demone, dan sê hulle soos daai vallei lyk as dit net groot genoeg is vir dit. Nou ek weet nie is dit waar nie, dit klink ook vreemd of so, maar dit is net 'n interessante ding, dat die Valley of Megiddo, waar die battle van Armageddon wees, waar ek en jy gaan deelneem. Nou jy hoef nie te bekommer nie, jy hoef nie nou fiks of sterk te wees vir daai battle nie. Jy gaan 'n verheerlikte liggaam hê. So, en ek is goed as jy oefen en fiks is, maar jy hoef nie vir daai battle nie, okay? Jy sal 'n verheerlikte liggaam kry. Jy sal sterk genoeg wees om die demone te beklei. Jy hoef nie staat te maak op jouself nie. Alright, Openbaring 15, laat ek net geseker maak. Ons sal gou vinnig, hierdie is nie 'n lang deel nie. Dan maak ons gou klaar. So dieselfde wat ek vir julle gewys het met die trompette en met die seels, jy het jou eerste 6 bakke of skale wat hier uitgedeel gaan word, en dan 'n parentese, 'n korte, 2 verse.
Maar is goed, jy gaan sien, dis die enigste positiewe deel omtrent van hierdie hele aand. Alles was negatief en anti-Christus en dit was 'n baie mooi deel wat net vir jou weer laat asemhaal en sê, jy weet, die Here is in beheer van alles van hierdie goed. So, dis net die uitleg van wat ons hier gaan sien. So, Openbaring 15 berei jou al voor vir die skaal of bakke wat die klimaks is van al hierdie toren wat uitgestort word. Jy sal sien, dit bou op tot daar, dit gee jou hierdie klimaks en dan is daar 'n parentese en dan maak dit klaar. So, kom ons gaan en dan begin ons weer by vers 1 van Openbaring 15. And I saw another sign in heaven, great and marvelous, 7 angels having the 7 last plagues, for in them is filled up the wrath of God. And I saw, as it were, a sea of glass mingled with fire, and them that had gotten the victory over the beast, and over his image, and over his mark, and over the number of his name, stand on the sea of glass, having the harps of God. So hierdie see van glas, dit is ook gesien in hoofstuk 4, van Openbaring vers 6, en dit is interessant, hierso is hierdie glas gemeng met vuur. So vuur reg deur die Bybel is 'n simbool van oordeel. Dis 'n simbool van judgment. Okay, dis altyd wat vuur voorspel. So baie ouens sê ook hierdie see van glas is die woord van God. So dis asof die woord van God hierdie oordeel gaan bring oor hierdie mense. Hulle gaan geoordeel word op hoe hulle die woord van God gebruik het, verstaan het en uitgeleef het. So die fokus van Openbaring is ook op die werke van Christus, nie mense nie. Julle sal ook sien, kom ons lees gou vers 3. And they sing the song of Moses the servant of God, and the song of the Lamb, saying, Great and marvelous are thy works, Lord God Almighty. Just and true are thy ways, thou King of saints. Who shall not fear thee, O Lord, and glorify thy name? For thou only art holy. For all nations shall come and worship before thee, for thy judgments are made manifest. So sien jy, die eer word gegee aan die Here. Hy is die een wat heilig is. So stels het ons hierdie martelaars, hierdie ouens wat deur die verdrukking is en doodgemaak word vir hulle geloof, die fokus van Openbaring bly Christus. Dis die ding wat jy moet kry. Nie kyk hoe great was ek het laat my kop afgekap word nie. Nee, dis Christus wat al die eer kry. En dit is die ding wat hulle vir ons hier duidelik wys. En die vraag wat ons moet vra is, wat is ons reaksie op sy versoende werk? Die werk wat hy vir ons gedoen het op die kruis. Hierdie is die belangrikste vraag wat jy jouself kan vra. Wat is jou reaksie op die feit dat Christus vir jou gesterf het aan die kruis? Ignoreer jy dit? Betwyfel jy dit? Of laat jy dit toe om jou lewe te verander? En reg deur Openbaring kry ons hierdie beeld dat as die fokus op Christus is, dan gee jy die meeste jy uitkry. En weens ons het 'n ernstige tekortkoming in ons kultuur vir die vrees van God. Al die nasies om loof is nie die realiteit van vandag nie. So ons het nou gesien wat dit inpas by vers 5. And after that I looked and behold the temple of the tabernacle of the testimony in heaven was open, and the 7 angels came out of the temple, having the 7 plagues, clothed in pure and white linen, and having their breasts girded and with golden girdles. So almal wat om loof is in vers 4. So dit is die deel waarna hierdie verwys. Dit is weens nie die realiteit van vandag nie. Almal loof nie die Here nie. Die tydperk wat hier gebeur is almal gaan die Here loof. Dis die tydperk op aarde hoe dit gaan lyk. En weens soos ek gesê het, ons moet meer tyd vir stilte tyd maak. So in vers 5, wat ons moet ook verstaan is die tempel word 15 keer genoem in Openbaring. So weens hierdie is 'n tema in Openbaring wat ons moet verstaan na wat dit verwys en dat dit nie net jou liggaam as 'n tempel probeer na verwys hier nie. Hier's 'n meer praktiese rede. Dan ook hierdie is die plek waar metatelte gebruik word. So hier in vers 5. And after that I looked. So hierso sien jy, hier berei jou voor weer vir die bakke, die skale wat uitgestort was. Ons het hierdie kronologiese volgorde gehad tot die trompet en hierso sê hy weer vir ons, wees sensitief. Hier gaan ek nou weer vir jou 'n chronology gee wat sin gemaak. Hierdie tydsperiode gaan nou weer inval by die res van die tydsperiodes. Wat ons gestop het by die 7 trompette laas in Openbaring 11. Dan gaan ons aan in vers 6. And the 7 angels came out of the temple, having the 7 plagues, clothed in pure and white linen, and having their breasts girdled with golden girdles. And one of the 4 beasts gave unto the 7 angels 7 golden vials, full of the wrath of God, who liveth forever and ever. And the temple was filled with smoke for the glory of God and from his power, and no man was able to enter into the temple till the 7 plagues of the 7 angels were fulfilled. So net weer eens, God gaan al die straf uitdeel. God sal die verantwoordelikheid vat vir die straf. Dis nooit my en jou verantwoordelikheid om sonde te reg te maak hier nie. Dis wat ek sê. So ek bedoel natuurlik wys ons sonde uit en ons sê hierdie wat jy doen is boos, moenie dit doen nie, of jy kla iemand aan by die polisie wat iets verkeerd gedoen. Ek praat nie van dit nie, maar ek praat van God sal die uiteindelike sonde uitsorteer. Hy's alleen in hierdie tempel. Hy gaan in die tempel in wat in die hemel is en hy sê ons gaan hierdie sonde nou mee
klaarmaak. Ons gaan dit uitsorteer. Net sodat jy weet, daar's verskillende woorde vir hierdie, dis vials en bowls en bakke. As jy die idee van die bowls wat hulle gee, lyk omtrent soos hierdie goeters. Okay, so dis soos 'n bak waarin hierdie goeders is en waarin dit uitgestort word. So ek bedoel, dis die beeld wat ouens sê Johannes gehad het van hoe hierdie bowls gelyk het. Dit is wat die Griekse woord heel moontlik na verwys. En dan die laaste hoofstuk vir vanaand, Openbaring 16 begin die klimaks van die toren van God. And I heard a great voice out of the temple saying to the seven angels, Go your ways and pour out the vials of the wrath of God upon the earth. And the first went and poured out his vial upon the earth, and there fell a noisome and grievous sore upon the men which had the mark of the beast and upon them which worshipped the image. So sien julle, die ouens wat die merk van die dier gaan vaar het natuurlik vir 'n ruk lekker tye gehad, maar hier draai die wiel. Hierso is dit, hier gaan hulle nou die oordeel van die Here ervaar. En hierdie is vergelykbaar met die 10 plaae wat ons sien in die Ou Testament. So ook hierdie seere moet jy verstaan, jy kry 'n seer wanneer daar iets vrot is binne in jou. Dis van waar af seere kom. So hierdie is dalk soos 'n diep slegte siekte wat hierdie ouens gaan optel gedurende hierdie tyd. Vers 3, die werke van die martelare word nie eksplisiet geprys nie, maar fokus op Christus. So hierdie vers 3, and the second angel poured out, ek dink hierdie ding was oorgekoppie van my vorige slide, dit moet nie daar wees nie. En belangrik om te verstaan is al hierdie rampe is nie deur die wêreld veroorsaak nie. Verstaan jy, dis God wat sy toren op die aarde uitstort. Wat weens anderste is as verdrukking wat die aarde aan Christene doen. Hierdie is God se toren op die aarde. Dan gaan ons aan. And the third angel poured out, hier is vers 4. And the third angel poured out his vial upon the rivers and fountains of waters, and they became blood. So al wat hierdie mense gehad het in hierdie tyd om te drink is bloed. Kan jy dink hoe dit is as daar geen water meer wees op die aarde? Al die water is opgedroog en vervang met bloed. So as jy dors is, kry vir jou. Dis jou enigste opsie. In vers 5, and I heard the angel of the waters say, Thou art righteous, O Lord, which art and was and shall be, because thou hast judged thus. For they have shed the blood of the saints and prophets, and thou hast given them blood to drink, for they are worthy. And I heard another out of the altar say, Even so, Lord God Almighty, true and righteous are thy judgments. So Jesus sê, God is geregtig. Die beeld wat jy moet kry is, God is geregtig om al hierdie toren uit te stort. Omdat hierdie ouens so baie tyd gehad het om te bekeer, te draai na Christus, maar hulle weier. Hulle harte is hard gemaak. Hulle het besluit om teen hom te draai. Selfs as wat ons gelees het in Romeine 1. Vers 8. And the fourth angel poured out his vial upon the sun, and power was given unto him to scourge men with fire, and men were scourged with great heat, and blasphemed the name of God, which have power over these plagues, and they repented not to give him glory. So sien julle sien die son slat hulle aan die brand, en selfs dan belaster hulle God. En hulle bekeer nog steeds nie. Met al hierdie bonatuurlike goed wat hulle sien gebeur. Vers 10. And the fifth angel poured out his vial upon the seat of the beast, and his kingdom was full of darkness, and they gnawed their tongues for pain, and blasphemed the God of heaven because of their pains and their sores, and repented not of their deeds. Verse 12. And the sixth angel poured out his vial upon the great river Euphrates, and the water thereof was dried up, that the way of the kings of the east might be prepared. So, oor en oor sien ons dat die lam is waardig en God is geregtig om sy toren uit te stort. Vers 9, hulle bly volhard, hulle bekeer nie. Sonaanbidding is ook een van die vroegste vorms van paganisme. Hierdie ding wat gebeur met die son, jy moet verstaan, dit was een van die vroegste vorms van hierdie Gnosticism, wat ons volgende week ook sal oor praat. En wat gaan oor Nimrod, wat 'n verspieling kan wees van wat die antichrist gaan wees. Ons gaan volgende week lekker daaroor praat. Dit is baie interessant en baie belangrik in ons kultuur om reg te verstaan. Alles wat te doen het met hierdie mystery religion. Al hierdie toren word op die koninkryke van die boosheid uitgestort. En dan in Openbaring 13 vers 4 was die vraag wat gevra was, wie kan teen hierdie gedierte staan? En hier sien ons God gaan teen hom staan. So as ons die aanlees, vers 12, and the sixth angel poured out his vial upon the great river Euphrates. Ons het daar gelees vers 13. And I saw 3 unclean spirits like frogs come out of the mouth of the dragon and out of the mouth of the beast and out of the mouth of the false prophet. For they are the spirits of the devils working miracles, which go forth unto the kings and the earth and the whole world to gather them to the battle of the great day of God Almighty. En dan vers 15 soos gesê, dis die parentese weer. En daai parentese sê, Behold, I come as a thief, dis Christus wat hier praat. Blessed is he that watcheth and keep his garments, lest he walk naked and they see his shame. And he gathered them together into a place called in the Hebrew tongue Armageddon.
En dan vers 17, and the seventh angel poured out his vial into the air, and there came a great voice out of the temple of heaven from the throne, saying, It is done. And there were voices and thunders and lightnings, and there was a great earthquake, such as was not since men were upon the earth, so mighty an earthquake and so great. And the great city was divided into 3 parts, and the cities of the nations fell, and the great Babylon came in remembrance before God, to give unto her the cup of the wine of the fierceness of his wrath. And every island fled away, and the mountains were not found, and there fell upon men a great hail out of heaven, every stone about the weight of a talent. And men blasphemed God because of the plague of the hail, for the plague thereof was exceedingly great. So daai talent waarvan jy daar praat is 'n ding wat 60 kg weeg. So as jy gaan dink haal wat val van 60 kg, my mat, jy wil nie deel wees daarvan nie. Net nou het ons gelees het van die Eufraat. Dit is tussen Turkye, Sirië, Irak. Dit lyk asof hulle hier wys dat hierdie skeiding word opgedroog en dat hierdie nasies bymekaar kan uitkom. So daar kan een of ander significance daarvan wees. Dit was altyd die grens wat die ooste van Israel aangedui het. So ja, net dat jy dit weet. En dan vers 13 is weer 'n parentese. Tussen al die bose goed is daar 'n positiewe vers. Ons het gepraat oor die Valley of Megiddo. 'n Talent was 60 kilos. So hoe verander die eksplisiete visie van God se toorn jou beeld oor hom? So ek dink die groot rede hoekom hierdie goeie so duidelik vir ons gegee word en in soveel detail is sodat jy kan sien dat hy is almagtig en dat hy die reg en hy is gejustify om sy toorn op die aarde uit te stort. Die groot ding wat vir my uitstaan van alles van die is die feit dat hierdie ouens jy sal dink as jy as jy vuur uit die hemel een keer sien kom, dan gaan jy glo. Maar tog is dit nie so nie. Tog met al hierdie tog saf vir hulle, tog is daar nie 'n einde van die wonderwerke wat hulle sien, maar nog steeds draai hulle rug op die Here. En teen hierdie tyd weet hulle presies wie is God. Verstaan jy? Hulle het nie meer 'n twyfel dat hy is die skepper van die aarde, hy kan maak wat hy wil, hy's almagtig, maar tog kies hulle nog steeds om hom te deny. En dis hoekom ek sê, daar is party ouens wat ek nou al gesien het, waarmee ek 'n pad kan stap soos wat jy wil. Jy kan met hom al hierdie slim redenasies het van evolution en so, hulle gaan die Here reject oor wat ook al rede hulle wil. En dis gewoonlik een van 2 redes, is of hulle is lief vir 'n sekere sonde wat hulle nie wil opgee nie, wat baie algemeen is, of hulle is seer gemaak deur iets. Hulle ouma of oupa of iemand is oorlede wat die Here gevolg het en nou is hulle kwaad vir die Here. En die punt is logies maak dit nie sin om die Here te reject nie. Soos uit die Bybel as hierdie goeters val en selfs as die mense hierdie goeters sien om hom dan nog te reject, wys jou die boosheid wat in ons hart is sonder Christus. En dis hoekom as ons die volmaakte werk van Christus sien in ons lewe, dit aanvaar, daar kan ons begin lewe deur die Heilige Gees. En daar kan ons begin optree in 'n mate wat eer vir hom bring. En hierdie was nou vanaand die grootste deel van skrif wat ons gaan hanteer. Ek wou relatief vinnig deur hierdie gaan, soos ek vir julle sê, hier's deurmekaar met die tydlyn. Dis hoekom ek nie ernstig tyd daarin spandeer het van daar waar hierdie goeders in die tydlyn inpas, behalwe Openbaring 13, maar van hierdie tyd af aan sal ons weer 'n duidelike skeiding sien van goeders wat gebeur het en wat in die toekoms gaan gebeur. Maar doen jou eie ondersoek oor hierdie deel. Dis 'n moeilike deel. Dis vir my ook 'n moeilike deel om reg te verstaan en reg dink ek te interpreteer, maar ek dink die oorgrootte hart en boodskap wat ons hier uit moet vat is duidelik. Dat God almagtig is, dat aan hom kom al die eer en aan hom is hy geregtig om die oordeel te bring. So met dit sal ons vanaand nou afsluit en die ouens wat wil bly en vra en nog chat na die tyd, ons is oop vir dit en anders te sien ons julle volgende week. Volgende week gaan ons doen Openbaring 17, 18 en 19 en ja, dan gaan ons afsluit met die grootte. Openbaring 20 gaan die meeste deel van die laaste week wees en Openbaring 21 en 22 is vinnig. Maar 17, 18 en 19 is ook baie belangrik in ons kultuur vandag. En gaan, as jy bietjie tyd het, en jy het môre niks om te doen by die werk, gaan Google Gnosticism. Gnosticism. En dan gaan jy sien van daai goeters wat jy daar lees. Jy gaan op jou rug val as jy sien hoe baie naby dit is aan van ons groot mega churches vandag. Dat die goed wat hulle beoefen is dieselfde goeters wat hierdie bose ideologie onderhou. So